In 'n luukse landgoed in Waterkloof probeer 'n miljoenêr, oorweldig deur rou, sy vierlinge beheer wat as onbeheerbaar beskou word, terwyl hy emosioneel ver van hulle afstaan. Nadat al die oppassers tou opgooi, neem hy 'n onverwagse besluit om 'n swanger oppasser aan te stel wat deur alle ander families verwerp is. Sonder om streng reëls af te dwing, wen sy die kinders se harte met haar teenwoordigheid, geduld en 'n band wat niemand van tevore kon skep nie. Wat as 'n laaste uitweg begin, verander in 'n gebeurtenis wat daardie gebroke gesin vir altyd kan verander. Die vrou het haar handsak oor haar skouer reggeskuif en vir die laaste keer by die marmerbedryf afgestap. Haar voetstappe het in die swaar stilte van daardie ryk woning weerklink, 'n geluid wat versterk is deur die afwesigheid van lewe wat elke vertrek gevul het. Sy het nie teruggekyk nie. 11 dae was genoeg om te verstaan dat hierdie nie 'n plek was waar sy 'n verskil kon maak nie. Adriaan het vanaf die balkon op die tweede verdieping toegekyk hoe die 16de oppasser deur die onberispelike tuin na die hek stap. Die middaglig het deur die eeueoue akkerbome gefiltreer wat die klippaadjie gesoom het en dansende skaduwees geskep waar binne sy sonder huiwering gestap het. Hy het nie afgegaan om groet te sê nie. Daar was geen behoefte daaraan nie. Sy sou die rekening vir die dag gewerk deur die agentskap stuur, net soos al die ander voor haar, en hy sou sonder vrae betaal. Uit die dogter se kamer het geen geluid gekom nie. Al 4 was daar binne, hy was seker daarvan, waarskynlik op hul onderskeie beddens besig om te wag dat die deur weer oopgaan met die koms van nog 'n vreemdeling wat sou probeer om hul vertroue te wen met oordrewe glimlagte en beloftes wat sy nie kon nakom nie. Adriaan het sy das losgemaak en teruggegaan na sy studeerkamer. Die lesenaar was bedek met dokumente wat sy aandag geverf het. Kontrakte, finansiële verslae, voorstelle vir nuwe ondernemings. Die werk het nooit opgehou nie, en dit was presies hoe hy dit verkies het. Terwyl sy gees besig was met syfers, projeksies en besigheidsstrategieë, was daar geen plek om aan ander dinge te dink nie. Daar was geen plek om te voel nie. Dit was amper 6 uur aan toe hy uiteindelik sy oë van die rekenaarskerm opgelig het. Die groot huis was steeds stil. Te stil vir 'n huis met 4-5-jarige kinders. Hy het geweet dat mevrou Botha, die huishoudster wat al 15 jaar vir hom gewerk het, reeds vir die dogters aandete gegee het en hulle ten minste 2 uur gelede in die bed gesit het. Die roetine was altyd dieselfde. Bad om 7 uur, aandete om 7:30, stories tot 8 uur, ligte uit om 7:15. Adriaan het opgestaan en na die venster gestap. Buite het die tuinligte outomaties aangegaan en die beddings met wit rose verlig waarvan sy so baie gehou het. Hy het vinnig sy oë weggedraai. Daar was dinge waaraan hy nie kon dink nie. Plekke in sy geheue wat gesluit moes bly as hy wou aanhou funksioneer. Die volgende dag het die agentskap nog voor ontbyt gebel. Die professionele stem van die koördineerder het effens verleeg geklink toe sy meedeel dat dit moeilik was om kandidaate te vind wat bereid was om die pos te aanvaar. Die woord het versprei onder die oppassers in die Pretoria-streek. Die Van der Merwe landgoed is as 'n onmoontlike werk beskou. Nie as gevolg van die werkgewers nie, het die koördineerder altyd verduidelik, maar as gevolg van die atmosfeer. Die onsigbare gewig wat oor elke vertrek gaan het. Adriaan het in stilte geluister terwyl hy die koppie koffie vashou wat in sy hand koud geword het. Deur die kombuisvenster kon hy sien hoe mevrou Botha die dogters na die bussie neem wat hulle na die privaat skool sou vervoer. Die 4 het in 'n ry gestap, onberispelike uniforms, rugsakke op hul, sonder om met mekaar te praat. Soos klein soldaatjies wat op pad was na nog 'n dag van stille stryd. Annika het die deur van die bussie oopgemaak en gewag dat haar sissies eerste inklim. Sy het dit altyd gedoen. As die oudste met 3 minute, het sy 'n ongevraagde verantwoordelikheid aanvaar. Om na die ander 3 om te sien. Lara het gevolg toe Elide en laastens Marike, wat haar gesig gedraai het om na die huis te kyk voordat sy ingeklim het. Adriaan het gewonder of sy hom by die venster gesien het. Waarskynlik nie. Hy was te ver en die weerkaatsing van die son op die glas het hom sekerlik versteek. Die koördineerder van die agentskap het aangehou praat, iets oor die uitbreiding van die soektog na ander streke, miskien om iemand van Stellenbosch of selfs Johannesburg te bring. Adriaan het haar in die rede geval. Hy het die hele dag vergaderings gehad en kon nie besonderhede bespreek nie. Sy moes net iemand vind, enige persoon wat bereid was om te probeer. Hy sou betaal wat nodig was. Die kantoor in Sandton was op die 40ste verdieping van 'n speelgebou wat die grys lig van die stad weerspieël het.
Adriaan het die hele dag in vergaderings, onderhandelinge en besluite deurgebring wat miljoene rande behels het. Sy eiendomsontwikkelingsmaatskappy was besig om uit te brei na die binneland, en daar was eiendomme wat geëvalueer moes word, projekte wat goedgekeur moes word, en beleggers wat oortuig moes word. Hy was goed in wat hy gedoen het. Hy was nog altyd. Selfs voorheen toe die lewe nog sin gemaak het, toe hy by die huis gekom het en lig in die vensters gevind het, stemme wat gesels en gelag wat deur die gange weerklink het. Hy het sy oë styf toegeknyp en die herinneringe weggedruk wat daarop aangedring het om binne te dring. Nie nou nie. Nie hier nie. Die telefoon het gelei. Dit was mevrou Botha wat laat weet het dat die dogters terug was van die skool en hul huiswerk in die studeerkamer doen. Sy het vir hulle 'n happie voorberei, maar hulle het skaars aan die kos geraak. Adriaan het haar bedank en afgelei. Wat meer kon hy doen? Hy het voorsien in alles wat hulle nodig gehad het. Die beste skool, die beste privaat onderwysers, die beste kos, klere van kwaliteit, opvoedkundige speelgoed. Niks het ontbreek nie. Behalwe hy self. Die stem in sy kop het dit soms gefluister, gewoonlik laat in die nag wanneer die werk nie meer die leemte kon vul nie. Maar hy het dit vinnig stilgemaak. Hy het die beste gedoen wat hy kon. Hy het alles aan die gang gehou, die maatskappy winsgewend gehou, die rekeninge betaal, die voorkoms gehandhaaf. Dit moes genoeg wees. Die middag het in die nag oorgegaan sonder dat hy dit agtergekom het. Toe hy uiteindelik die dokumente weggebêre en die rekenaar afgeskakel het, was dit reeds na 10:00 die aand. Op pad terug huis toe het die strate van Johannesburg geskitter met neonligte en die hoofligte van motors. Die stad het nooit geslaap nie, net soos hy. Altyd in beweging, altyd besig, altyd te raserig om stil gedagtes toe te laat. Die groot huis was donker toe hy daar aankom, behalwe vir die lig in die kombuis waar mevrou Botha sy aandete warm gelaat het. Hy het meganies geëet, sonder om aandag aan die smaak te gee. Hy het stadig by die trap opgeloop, sy voetstappe gedemp, deur die dik mat hy het by die dogter se kamer verbygestap en gaan staan. Die deur was op 'n skriffie oop. Hy het dit liggies oopgestoot en na binne gekyk. 4 klein beddens, een in elke hoek van die ruimkamer. 4 klein lyfies wat in stilte slaap. Marike het die komberse afgeskop en hy het stadig ingegaan om haar weer toe te maak. Sy het 'n bietjie beweeg, maar nie wakker geword nie. Haar gesiggie het so baie soos hare gelyk. Al 4 die gesiggies het dieselfde kurwe van die neus, dieselfde lang wimpers, dieselfde fyn lyn van die kakebeen. Adriaan het vinnig die kamer verlaat voordat die herinneringe hom heeltemal sou insluk. Hy het homself in sy eie kamer toegesluit en ure lank in die donker na die plafon gestaar voordat hy uiteindelik in 'n onrustige slaap verval het, vol drome wat hy verkies het om te vergeet wanneer hy wakker word. Die week het in 'n waas van vergaderings, telefoonoproepe en dokumente verbygegaan. Die agentskap het 3 keer gebel. Hulle het kandidaate gehad, maar almal het geweier nadat hulle die besonderhede gehoor het. 'n Huis wat te groot was, 4 kinders wat te klein was, 'n atmosfeer wat te swaar was. Die verskonings het gewissel, maar die resultaat was altyd dieselfde. Vrydagmiddag het die koördineerder weer gebel. Hierdie keer was daar huiwering in haar stem. Sy het 'n kandidaat gehad, het sy versigtig verduidelik, maar daar was 'n situasie wat bespreek moes word. Die meisie was jonk, het goeie verwysings van vorige werk gehad, was opgelei in pedagogie en het perfek gelyk behalwe vir een detail. Sy was swanger. 5 maande. Adriaan was 'n oomblik stil. Hy kon die koördineerder aan die ander kant van die lyn hoor asemhaal terwyl sy op sy reaksie wag. Sy het haarself begin regverdig en verduidelik dat sy normaalweg nie 'n kandidaat in sulke omstandighede sou voorstel nie, maar die situasie was moeilik en die meisie het die werk regtig nodig gehad en was in verskeie onderhoude verwerp as gevolg van die swangerskap. Hy het haar in die rede geval. Sy moes Saterdagoggend vir 'n onderhoud kom. As sy bereid was om te probeer, was hy bereid om die geleentheid te gee. Hy het niks meer gehad om te verloor nie. As hy 2 weke sou hou soos die ander, sou dit ten minste nog 'n poging gewees het. Saterdag het Adriaan vroeër as gewoonlik wakker geword. Die son was skaars op toe hy afgaan vir koffie. Mevrou Botha was reeds in die kombuis besig om die dogter se ontbyt voor te berei. Sy het hom verbaas aangekyk. Dit was selde dat sy hom so vroeg in die naweek by die huis gesien het. Gewoonlik het hy selfs op Saterdag na die kantoor gegaan. Die dogters het in hul pyjamas afgekom vir ontbyt.
Annika voor soos altyd gevolg deur Lara, Elise en Marike. Hulle het gaan staan toe hulle hom by die tafel sien sit. Hy het geglimlag of probeer glimlag en gewys dat hulle moet sit. Hulle het in stilte gehoorsaam, op hul gewone stoele gaan sit en sonder veel belangstelling na die borde gekyk wat mevrou Botha voor hulle neergesit het. Adriaan het probeer gesels. Hy het gevra oor die skool, oor die klasse, oor die onderwysers. Een lettergrepige antwoorde het teruggekom. Ja. Nee. Goed. Hy het na 'n paar minute opgegee en sy aandag teruggedraai na die koerant wat mevrou Botha langs sy bord gelaat het. Die deurklokkie het presies om 10 uur gelei. Adriaan het opgestaan, sy hemp reggetrek en na die deur gestap. Mevrou Botha was reeds daar, maar hy het gewys dat sy hom die deur laat oopmaak. Hy wou self die kandidaat sien wat bereid was om die onmoontlike te probeer. Toe hy die deur oopmaak, het hy 'n jong vrou op die stoep sien staan. Sy moes in haar vroeë 20's gewees het, bruin hare in 'n eenvoudige poniestert vasgebind, geklee in 'n ligte blouse en 'n materiaalpypbroek. En ja, sy was sigbaar swanger. Sy het geglimlag, 'n senuweeagtige maar opregte glimlag, en haar hand uitgesteek. Mieke het sy haarself voorgestel. Aangename kennis. Adriaan het haar hand geskit en die stewige greep opgemerk ten spyte van haar skynbare broosheid. Mieke het ligbruin oë gehad wat hom direk aangekyk het, sonder om weg te kyk. Daar was vasberadenheid daar gemeng met iets wat hy 'n oomblik geneem het om te identifiseer. Hoop. Sy wou regtig daardie werk hê. Hy het haar ingenooi en na die sitkamer gelei. Dit was 'n ruim vertrek, versier met donker houtmeubels en bygeleerbanke. Abstrakte skilderye het die mure versier, jare gelede deur 'n dekorasiekunstenaar gekies. Alles perfek gekoördineer, alles onberispelik skoon, alles heeltemal sonder lewe. Mieke het op die rand van die bank gaan sit, haar hande gevou op haar skoot. Adriaan het 'n oomblik bly staan en haar bestudeer. Sy het kalm gelyk, maar hy het die ligte bewirry in haar vingers opgemerk. Sy was senuweeagtig. Natuurlik was sy. Sy het waarskynlik reeds van die reputasie van die huis gehoor, van die oppassers wat gekom en gegaan het. Hy het uiteindelik in die leunstoel regoor haar gaan sit en met die gewone vrae begin. Vorige ondervinding, opleiding, beskikbaarheid. Mieke het elke vraag duidelik beantwoord, haar stem sag maar ferm. Sy het as oppasser gewerk vandat sy 18 was, het 2 jaar gelede haar graad in pedagogie voltooi en het verwysings wat hy kon nagaan. Sy het nie probeer om die swangerskap weg te steek of haarself daarvoor te verskoon nie. Dit was eenvoudig 'n feit, en dit het gelyk of sy aanvaar het dat sommige mense haar daarvoor sou oordeel. Adriaan het gevra oor die pa van die kind. Mieke was 'n oomblik stil, haar blik het vir die eerste keer weggedraai. Hy is nie meer in my lewe nie, het sy eenvoudig geantwoord. Sy sou alleen na die baba omsien. Sy het familie wat haar ondersteun, maar moes werk om haarself te onderhou en alles voor te berei vir die koms van haar kind. Hy het geknik. Dit was nie in sy belang om haar persoonlike lewe te oordeel nie. Wat saak gemaak het, was of sy na 4 moeilike dogters kon omsien terwyl sy 'n kind verwag. Hy was direk. 16 oppassers het die afgelope jaar deur daardie huis gegaan. Die een wat die langste gebly het, was 3 weke daar. Die meeste het nie 15 dae gehou nie. Die dogters was nie problematies in die tradisionele sin nie. Hulle het nie dinge gebreek nie, was nie oneerbiedig nie, het nie vloermoere gegooi nie. Maar hulle was geslote, ver, moeilik om te bereik. Mieke het aandagtig geluister. Toe hy klaar was, was sy 'n lang oomblik stil, asof sy alles wat sy gehoor het, verwerk het. Toe vra sy of sy die dogters kon ontmoet. Adriaan het gehuiwer. Gewoonlik het hy eers aangestel en eers daarna die nuwe oppasser aan sy dogters voorgestel. Maar daar was iets in die manier waarop Mieke die versoek gerig het, nie as 'n eis nie, maar as 'n opregte behoefte, wat hom laat instem het. Hy het mevrou Botha geroep en gevra dat sy die dogters bring. Hulle het 'n paar minute later by die sitkamerdeur verskyn, steeds in hul Saterdagoggend pyjamas. 4 pare identiese oë was op Mieke gefestig. Annika voor, beskermend soos altyd. Lara en Elise aan die kante, waarnemend. Marike 'n tree agter haar sissies, die skaamste van die 4. Mieke het nie dadelik opgestaan nie. Sy het nie skielike bewegings gemaak of oordrewe geglimlag soos die ander oppassers gewoonlik gedoen het nie. Sy het eenvoudig na elkeen van hulle gekyk, regtig gekyk, asof sy probeer het om verby die oppervlak te sien.
Toe praat sy, haar stem sag maar natuurlik, sonder die kunsmatige opgewekte toon wat baie volwassenes met kinders gebruik het. Hallo. My naam is Mieke. Julle moet Annika, Lara, Elise en Marike wees. Die dogters het nie geantwoord nie, maar Adriaan het die ligte belangstelling in Annika se oë opgemerk. Dit was selde dat iemand hulle dadelik op hul name onderskei het. Selfs onderwysers by die skool het hulle soms verwar. Mieke het voortgegaan. Ek verstaan dat julle al baie mense ontmoet het wat hier kom werk het. Ek kan my voorstel dat dit vermoeiend moet wees om altyd iemand niets te hê wat probeer om julle van haar te laat hou. So ek gaan dit anders doen. As ek hier kom werk, gaan ek niks forceer nie. Julle kan so lank neem as wat julle nodig het om aan my gewoon te raak. Daar is geen haas nie. Dit was Marike wat eerste gepraat het, haar stem klein maar duidelik. Het jy 'n baba in jou maag? Mieke het geglimlag en hierdie keer het die glimlag haar oë bereik. Ek het, ja. Hy gaan oor 'n paar maande gebore word. Is dit 'n seentjie of 'n dogtertjie? Elise het 'n tree nader gekom, nuuskierigheid het die aanvanklike terughoudendheid gewen. Ek weet nog nie. Ek wou wag dat dit 'n verrassing is. Die dogters het daar bly staan, duidelik gretig om meer vrae te vra, maar onseker of hulle moes. Adriaan het gefassineerd toegekyk. Dit was die langste gesprek wat hulle met enige nuwe oppasser gehad het. Gewoonlik het hulle skaars na die kandidaate gekyk. Hy het sy besluit geneem. Mieke kon maandagoggend begin, as sy nog belangstel. 2 weke proeftydperk, soos al die ander. Sy het dadelik aanvaar en hy het die verligting op haar gesig gesien. Sy het daardie werk regtig nodig gehad. Sondag het stadig verbygegaan. Adriaan het probeer om by die huis te werk, maar hy het homself betrap dat hy afgelei is en aan die nuwe oppasser dink. Sy was anders as die ander, dit was onmiskenbaar. Daar was 'n opregtheid aan haar wat ontbreek het by die meeste mense wat hy geken het. Sy het nie probeer om te beïndruk of voor te gee dat sy iemand anders is nie. Sy was eenvoudig haarself. Maandagoggend het Mieke vroeg opgedaag. Mevrou Botha het haar ontvang en gewys waar om haar goed te bære. Adriaan was reeds weg na die kantoor en het instruksies gelaat dat sy haarself vertroud moes maak met die dogter se roetine en moes volg wat mevrou Botha aandui. Die eerste paar dae was presies soos Mieke voorspel het. Die dogters het haar dopgehou, maar afstand gehou. Hulle het gedoen wat sy gevra het, gebad wanneer aangesê, geëet wat voorgesit is, en op die vasgestelde tyd bed toe gegaan. Maar daar was geen werklike konneksie nie. Dit was alles meganies, outomaties. Mieke het niks geforseer nie. Sy was eenvoudig teenwoordig. Sy het op die vloer van die speelkamer gesit terwyl hulle geteken het, sonder om in te meng, maar beskikbaar as hulle iets wou wys. Sy het boeke hardop gelees sonder om te eis dat hulle sit en luister, en toegelaat dat hulle nader kom as hulle wou. Sy het happies voorberei en saam met hulle geëet, en natuurlik gesels oor eenvoudige dinge soos die weer of die voëls in die tuin. Op die 3de dag het Marike nader gekom terwyl Mieke handdoeke in die waskamer opgevou het. Die dogtertjie het 'n oomblik by die deur bly staan en kyk. Toe gaan sy binne en tel 'n klein handdoekie op en probeer haar naboots. Mieke het nie 'n groot ophef gemaak nie. Sy het eenvoudig gewys hoe om dit mooi op te vou en haar bedank vir die hulp. Die volgende dag het Elise ook verskyn. Toe Lara. Annika het langer geneem, maar uiteindelik het sy ook naby Mieke begin rondbeweeg en alles dopgehou wat sy doen. Adriaan het die veranderinge opgemerk wanneer hy laat in die nag by die huis gekom het. Die dogters het reeds geslaap, maar mevrou Botha het oor klein dinge kommentaar gelewer. Marike het tydens die middaghappie gelag. Elise het gevra dat Mieke 'n ekstra storie vertel voor slaaptyd. Lara het vrae oor babas gevra. Annika het gehelp om die tafel te dek vir aandete sonder dat iemand gevra het. Dit was klein veranderinge, subtiel, maar dit was veranderinge. Vir die eerste keer in 'n jaar was daar klein tekens van lewe wat na daardie huis teruggekeer het. Op die Vrydag van die eerste week het Adriaan vroeër as gewoonlik by die huis gekom. Dit was slegs 7 uur toe hy die deur oopmaak. Hy kon stemme uit die sitkamer hoor en vir 'n oomblik was hy verlam. Stemme. Sagte gelag. Sy huis het so lanklaas sulke geluide gehad dat hy amper vergeet het hoe dit klink. Hy het stadig na die sitkamer deur gestap en gaan staan en die toneel deur die skriffie dopgehou.
Mieke het op die vloer gesit, teen die bank geleun, met 'n storieboek op haar skoot. Die 4 dogters was rondom haar. Marike het baie naby gesit, amper teen Mieke geleun. Elise en Lara was aan weerskante aandagtig besig met die storie. Annika was 'n bietjie verder weg, maar steeds binne die kring besig om voor te gee dat sy nie so geïnteresseerd was as wat sy duidelik was nie. Mieke het met verskillende stemme vir elke karakter gelees en die storie lewendig gemaak sonder om oordrewe te wees. Die dogters het op die regte oomblikke gelag, vrae gevra en gevra om die illustrasies te sien. Dit was 'n toneel so normaal, so eenvoudig, so absoluut alledaags dat Adriaan iets in sy bors voel druk het. Dit was hoe dit moes wees. Kinders wat kinders is. Gelag in 'n huis. Lewe waar daar voorheen net stilte was. Hy moes een of ander geluid gemaak het, want Mieke het opgekyk en hom gesien. Sy het geglimlag en die dogters het omgedraai. Vir 'n oomblik was daar spanning. Hulle het nooit geweet hoe om naby hom op te tree nie. Hy het nooit geweet hoe om naby hulle op te tree nie. Die ongemak was wedersyds. Goeienaand, het Mieke gesê, haar stem het die vreemde oomblik verbreek. Vroeg tuis vandag. Vergadering is gekanselleer, het hy geantwoord, sy stem het krapperiger uitgekom as wat hy bedoel het. Moenie stop as gevolg van my nie. Gaan voort met die storie. Mieke het hom 'n oomblik bestudeer, toe na die dogters gekyk. Wat dink julle? Mag pappa saam met ons na die storie luister? Die dogters het na mekaar gekyk, 'n stille kommunikasie wat tussen hulle beweeg het soos dikwels gebeur het. Uiteindelik het Marike geknik. Hy mag. Adriaan het nie geweet wat om te doen nie. Om op die vloer te sit het vreemd gelyk. Om te bly staan het erger gelyk. Mieke het die dilemma vir hom opgelos deur 'n bietjie op sy te skuif en op die plek langs haar op die mat te tik. Hier is plek. Hy het ongemaklik gaan sit, sy lang bene op 'n ongemaklike manier gevou. Die dogters het hom met groot oë dopgehou, asof hulle hom nog nooit sonder 'n pak klere op die vloer gesien sit het nie. Miskien het hulle inderdaad nog nooit nie. Mieke het die storie hervat waar sy opgehou het. Dit was 'n vertelling oor 'n klein uiltjie wat bang was vir die donker. Adriaan het homself betrap dat hy aandag gee, nie soseer aan die storie nie, maar aan die reaksies van sy dogters. Die manier waarop Marike op haar lip gebyt het wanneer die uil sy vrese in die gesig gestaar het. Hoe Elise haar voete vorentoe en agtertoe beweeg het wanneer sy angstig was oor die lot van die karakter. Hoe Lara die soem van haar eie hemp vasgehou het wanneer iets hartseer gebeur het. Hoe Annika, selfs terwyl sy probeer het om onverskillig te lyk, vorentoe geleun het by die mees opwindende dele. Hy het nie hierdie dinge van sy dogters geweet nie. Hy het nie hul klein gebare, hul senuweeagtige gewoontes, hul emosionele reaksies geken nie. Hulle was vreemdelinge vir hom, en hy was 'n vreemdeling vir hulle. En die skuld was heeltemal syne. Toe die storie klaar was, het Mieke die boek toegemaak en na die horlosie gekyk. Tyd vir aandete, dogters. Gaan was julle hande. Hulle het gehoorsaam opgestaan en in 'n ry uitgestap. Mieke het ook begin opstaan en die bank as steun gebruik. Adriaan het vinnig opgestaan en sy hand uitgesteek om haar te help. Sy het dit aanvaar en hy het opgemerk hoe klein en warm haar hand in syne was. Dankie, het sy gesê. Dit word elke dag moeiliker om van die vloer af op te staan. Hulle het 'n oomblik daar bly staan, 'n vreemde stilte tussen hulle. Toe praat Adriaan, die woorde het uitgekom voordat hy dit kon keer. Jy is anders as die ander. Mieke het haar kop skuins gedraai, nuuskierig. Anders hoe? Jy het nog nie tou opgegooi nie. Sy het geglimlag, 'n hartseer maar vasberade glimlag. Die week is nog nie verby nie. Maar ek probeer. Hulle verdien iemand wat regtig probeer. Adriaan het geknik sonder om te weet wat om nog te sê. Mieke het die kamer verlaat om toesig te hou oor die aandete, en hy het daar alleen agtergebly, omring deur die gees van gelag wat steeds teen die mure weerklink het. Die tweede week het meer sigbare veranderinge gebring. Die dogters het nie net Mieke se teenwoordigheid aanvaar nie, maar het haar aktief begin opsoek. In die oggend, wanneer hulle afgekom het vir ontbyt, het hulle rondgekyk totdat hulle haar in die kombuis opgespoor het. Gedurende die middag na skool het hulle gehardloop om haar te vind nog voordat hulle hul rugsakke uitgetrek het. En in die aand het hulle sagkens geprotesteer wanneer sy gesê het dit is tyd om te slaap en gevra vir nog 5 minute, nog een storie, nog 'n bietjie van haar aandag. Mieke het dit alles met 'n natuurlike grasie hanteer wat selfs mevrou Botha beïndruk het.
Die huishoudster het baie oppassers deur daardie huis sien kom en gaan, maar niemand het bereik wat daardie swanger meisie besig was om te bereik nie. Sy het eindelose geduld gehad, maar het geweet wanneer om ferm te wees. Sy het sagtheid gehad, maar was nie neerbuigend nie. Sy het die dogters as volledige mense behandel, nie as projekte wat reggemaak moes word nie. Dit was op die Dinsdag van die tweede week dat Marike die eerste regtig persoonlike vraag gevra het. Hulle was in die tuin en Mieke het op een van die klipbanke gaan sit om 'n bietjie te rus. Marike het nader gekom, skaam soos altyd, en voor haar gaan staan. Mieke, mag ek iets vra? Natuurlik, skat. Jy mag enigiets vra? Hoekom woon jou baba se pappa nie by jou nie? Die ander 3 dogters het onmiddellik opgehou speel, aandagtig besig met die gesprek. Dit was 'n vraag wat hulle almal wou vra, maar niemand het die moed gehad nie. Mieke het diep asemgehaal. Sy kon 'n vae antwoord gegee het, sy kon die vraag ontduik het, maar sy het dit nie gedoen nie. Sy het Marike met die respek van 'n eerlike antwoord behandel. Want soms maak die mense vir wie ons lief is keuses wat ons seermaak. En wanneer dit gebeur, moet ons besluit of ons in daardie pyn vasgevang gaan bly of dat ons gaan voortgaan en ons eie geluk gaan bou. Marike het dit verwerk, haar voorkop gefrons in konsentrasie. Is jy hartseer? Soms, ja. Maar weet jy wat het ek geleer? Dat om hartseer te wees nie beteken dat ons nie ook gelukkig kan wees nie. Albei dinge kan terselfdertyd bestaan. Ek is hartseer oor die manier waarop dinge geëindig het, maar ek is gelukkig oor die baba wat op pad is. Ek is gelukkig om hier by julle te wees. Hartseer en geluk kan dieselfde plek in ons hart deel. Annika het nader gekom, iets wat selde gebeur het. Sy het gewoonlik meer afstand gehou as haar sissies. Is dit hoekom pappa hartseer is? Omdat mamma nie meer hier is nie, maar hy ons nog het. Die stilte wat gevolg het, was swaar. Dit was die eerste keer dat enige van die dogters hul ma in Mieke se teenwoordigheid genoem het. Mevrou Botha het gewaarsku dat dit 'n verbode onderwerp in die huis was. Adriaan het nooit oor sy vrou gepraat nie. Die dogters het geleer op die manier waarop kinders hierdie dinge leer, dat dit 'n onderwerp was wat vermy moes word. Mieke het nie haar blik weggedraai nie. Ek dink so, Annika. Ek dink julle pappa mis julle mamma baie. En soms, wanneer ons iemand baie mis, word dit moeilik om ander dinge te voel. Die gemis kan so groot wees dat dit geen plek vir enigiets anders laat nie. Maar hy het Lara gesê, haar stem klein en verward. Is ons nie genoeg nie? Mieke se hart het seer gekry. Julle is meer as genoeg. Julle is alles. Maar julle pappa is besig om dit weer te leer. Soms, wanneer ons baie seer gemaak is, vergeet ons om te kyk na die goeie dinge wat ons nog het. Nie omdat hulle nie belangrik is nie, maar omdat die pyn so groot is dat ons nie reg kan sien nie. En hoe gaan hy leer om weer te sien, het Elise gevra. Met tyd. Met geduld. En miskien met julle hulp, deur vir hom te wys dat daar nog vreugde in die wêreld is. Dat daar nog liefde is. Dat julle hom net so nodig het, as wat hy julle nodig het, selfs al weet hy dit nie nou nie. Die dogters was stil en het dit verwerk. Toe vra Marike die vraag waaraan hulle almal gedink het. Gaan jy weggaan soos die ander? Mieke het haar arms uitgesteek en Marike het nader gekom en toegelaat dat sy omhels word. Ek wil nie weggaan nie. Ek hou baie van julle. Maar ek het nodig dat julle een ding verstaan. Oor 'n paar maande gaan my baba gebore word. Wanneer dit gebeur, gaan ek 'n rukkie tyd nodig hê om na hom om te sien. Maar as julle pappa dit toelaat, gaan ek terugkom. En as julle wil, kan julle my baba ook ontmoet. Die melding van die baba het soos toewerkings gewerk. Die swaar atmosfeer het onmiddellik verdwyn. Elise het begin vra oor wanneer die baba gebore sou word, of hy groot of klein sou wees, of hy baie hare sou hê. Lara wou weet of hy baie sou huil. Annika het gevra of sy bang sou wees vir die geboorte. Marike het net meer in Mieke se omhelsing weggekruip, haar handjie het liggies op die geronde maag gerus. Daardie aand, toe Adriaan by die huis kom, het die dogters iets ongekends gedoen. Hulle het vir hom in die sitkamer gewag. Al 4 het op die bank gesit, soos 'n welkomskomitee. Hy het by die deur gaan staan, verbaas. Pappa, het Annika gepraat en haar nie amptelike rol as woordvoerder oorgeneem. Ons moet met jou praat. Adriaan het 'n drukking in sy bors gevoel. Wat het gebeur? Het Mieke iets verkeerd gedoen? Het sy besluit om weg te gaan?
Hy het homself voorberei op nog 'n teleurstelling. Ja, ons wil hê Mieke moet vir altyd bly. En wanneer haar baba gebore word, wil ons hom ook ontmoet. Mag ons? Adriaan het sy oë geknip verward. Was dit wat hulle wou bespreek? Wel, Mieke werk hier. Sy kan so lank bly as wat sy wil. En natuurlik mag julle die baba ontmoet wanneer hy gebore word. Nee, het Marika haar kop ongeduldig geskud. Ons wil hê sy moet regtig bly. Nie net as 'n oppasser nie. As deel van die familie. Adriaan het geen woorde gehad nie. Mieke het op daardie oomblik by die deur verskyn, duidelik ongemaklik. Meneer van der Merwe, jammer. Ons het vandag 'n gesprek gehad en ek dink die dogters het sommige dinge 'n bietjie anders geïnterpreteer as wat ek bedoel het. Nee, het Annika vasgeskop, koppig. Jy het gesê ons kan pappa help om weer die goeie dinge te sien. So ons wil hê jy moet bly. Jy en die baba. Want die huis is minder hartseer wanneer jy hier is. Adriaan het na Mieke gekyk en hulp gesoek. Sy het net so verlore gelyk soos hy. Dogters, het sy sagkens begin, ek werk hier. Dit is anders as om deel van die familie te wees. Maar dit beteken nie dat ek nie van julle hou nie. Ek hou baie van julle. Maar jy gaan weggaan nadat die baba gebore is, het Elise gesê, haar stem bewerrig. Almal gaan altyd weg. En daar was dit. Die werklike vrees wat hulle almal gedra het. Nie dat die oppasser sleg of onbevoeg was nie, maar dat niemand gebly het nie. Niemand het genoeg omgegee om te bly nie. Hulle was een keer in die steek gelaat, op die ergste moontlike manier, en nou het hulle verwag dat almal hulle uiteindelik ook sou verlaat. Adriaan het gevoel hoe iets binne in hom breek. Hy was so selfsugtig gewees, so verteer deur sy eie pyn, dat hy nie besef het dat sy dogters op 'n heeltemal ander manier gelei het nie. Hulle het nie net oor hul ma gerou nie. Hulle het gerou oor die hele familie wat hulle verloor het toe sy weg is. Hy het voor die bank gekniel en op hul ooghoogte gekom. Mieke gaan nie weg nie. Sy werk vir my en solank sy wil bly, het sy 'n plek hier. En wanneer die baba gebore word, gaan ons haar help met wat sy ook al nodig het. Ek beloof. Beloof jy regtig, het Marika gevra, haar oë groot en hoopvol. Ek beloof regtig. Dit was 'n klein oomblik, 'n eenvoudige belofte, maar dit het alles beteken vir daardie 4 dogters. Hulle het hulself in 'n gesamentlike omhelsing op hom gewerp, iets wat hulle nie gedoen het vandat hulle baie klein was nie. Adriaan het hulle terug omhels, verras deur die intensiteit van die emosie wat hy gevoel het. Hulle was so klein, so broos, en hy het hulle op so baie maniere gefaal. Mieke het die toneel met trane in haar oë dopgehou, een hand beskermend op haar maag. Sy het nie beplan om emosioneel betrokke te raak nie. Dit was net 'n werk, 'n manier om haarself en die baba wat op pad was te onderhou. Maar hierdie dogters het deur haar verdediging gebreek, en nou het sy diep omgegee oor wat met hulle sou gebeur. In die dae daarna het die dinamika van die huis op subtiele, maar betekenisvolle maniere begin verander. Adriaan het vroeër by die huis begin kom, nie elke dag nie, maar meer gereeld. Soms het hy saam met die dogters geëet, vrae gevra oor hul dag, en probeer om regtig na die antwoorde te luister. Dit was onbeholpe en duidelik uit oefening uit, maar hy het probeer. Mieke het hierdie interaksies vergemaklik sonder om indringerig te wees. Sy het natuurlike geleenthede geskep vir pa en dogters om interaksie te hê. Sy het Adriaan se hulp gevra om by iets by te kom wat hoog was, en skielik was die dogters almal in dieselfde kamer as hy. Sy het voorgestel dat hy die aandstorie lees, net een keer, en sy het naby gesit om stille ondersteuning te gee wanneer hy oor die woorde struikel. Een middag het Adriaan van die werk af teruggekom en al 5 in die sitkamer gevind. Mieke het op die bank gesit met haar voete opgelig, duidelik moeg. Die dogters was besig om op groot papier te teken wat op die vloer uitgesprei was. Hulle het opgekyk toe hy inkom. Papa, het Lara opgewonde gesê, ons maak tekeninge vir Mieke se baba se kamer. Wil jy ook een maak? Adriaan het gehuiwer. Hy het stapels werk gehad wat in sy kantoor gewag het. Oproepe om terug te stuur. 'n Posse om te beantwoord. Maar hy het na die hoopvolle gesigte van sy dogters gekyk, na Mieke wat hom met stille aanmoediging in haar oë dopgehou het, en hy het homself hoor ja sê. Hy het op die vloer gaan sit en papier geneem en daarna gestaar sonder om te weet wat om te teken. Dit was so lanklaas dat hy iets kreatief gedoen het, iets net vir plesier.
Annika het 'n boks kruite in sy rigting gestoot. Jy kan teken wat jy wil, pappa. Dit hoef nie perfek te wees nie. En toe teken hy 'n eenvoudige huis met vierkantige vensters en 'n reghoekige deur. 'n boom aan die kant. 'n son in die hoek. Dit was basies en kinderlik, maar dit was syne. Die dogters het saamgedrom om te kyk en entoesiastiese kommentaar gemaak oor die klere wat hy gekies het. Mieke het geglimlag en vir die eerste keer vandat sy aangekom het, het Adriaan teruggeglimlag. 'n Opregte glimlag wat sy oë bereik het en hulle laat skitter het soos hulle jare gelede gemaak het. Dit was slegs 'n oomblik, 'n klein oomblik van werklike menslike konneksie, maar dit was die begin van iets. Die begin van die genesing van wonde wat te diep gelyk het om bereik te word. Oktober het aangebreek en reën gebring wat Pretoria gewas het en die lug vars gelaat het. Mieke was reeds byna 6 maande swanger en haar maag het sigbaar gegroei. Die dogters was gefassineerd. Hulle het voortdurend gevra om te vat, om te voel hoe die baba beweeg, om met hom te praat deur Mieke se maag. Sy het alles met eindelose geduld toegelaat. Sy het toegelaat dat hulle hul handjies op haar maag sit en wag vir die bewegings. Sy het gelag wanneer hulle onmoontlike vrae gevra het soos of die baba van sjokoladeroomys sou hou en of hy sou kon praat wanneer hy gebore word. Sy het elke nuuskierigheid met erns en liefde beantwoord en nooit die dogters laat voel dat hulle simpel was omdat hulle vrae gevra het nie. Adriaan het hierdie interaksies van ver af dopgehou, altyd van ver. Deel van hom wou nader kom, deelneem aan daardie band wat sy dogters met Mieke se baba besig was om te bou. Maar daar was 'n onsigbare muur wat hy self gebou het, gemaak van vrees en skuldgevoelens en onverwerkte pyn. Hoe kon hy konnekteer met nuwe lewe wanneer hy nog nie vrede gemaak het met die lewe wat hy verloor het nie? Een Saterdagoggend het hy wakker geword met die geluid van gelag wat uit die tuin kom. Hy het by die venster uitgekyk en Mieke op die gras sien sit met die 4 dogters rondom haar. Hulle was besig met 'n geïmproviseerde piknik met komberse wat oopgegooi was en mandjies met vrugte en toebroodjies. Die son het deur die blare van die bome gefiltreer en patrone van lig en skaduwee geskep wat oor hulle gedans het. Hy het aangetrek en afgegaan, aangetrek deur daardie toneel van huishoudelike normaliteit wat sy huis so lanklaas gesien het. Toe hy by die tuin aankom, het die dogters opgewonde vir hom gewaai. "Papa, kom. Ons leer Mieke se baba van pikniks." Adriaan het op die rand van die kombers gaan sit en steeds 'n veilige afstand gehou. Mieke het vir hom 'n toebroodjie met 'n glimlag aangebied. Hy het dit aanvaar meer om nie onbeskof te wees nie as gevolg van honger. Marike het nader aan hom gekom met 'n appel in haar hand. "Papa, dink jy die baba kan ons van daar binne hoor?" Adriaan het na Mieke gekyk, onseker oor hoe om te antwoord. Sy het aanmoedigend geknik. "Ja, hy kan. Babas begin klanke van buite die baarmoeder hoor teen die 5de maand. So hy kan julle definitief hoor." Die dogters was verwonderd oor hierdie inligting. "So hy weet ons bestaan," het Elise gevra. "Hy weet, ja," het Mieke bevestig. "En hy weet dat julle met hom praat, vir hom sing en stories vertel." Dit alles bære hy in sy geheue op 'n manier waarop babas dit doen. Annika het 'n idee gehad. "So kan ons 'n naam vir hom kies. So wanneer hy gebore word, ken hy reeds sy naam." Mieke het gelag. "Ek weet nie of ek dit kan beloof nie. Ek het nog nie op 'n naam besluit nie. Maar julle kan voorstelle maak. Wie weet, miskien gebruik ek een van julle idees." Die dogters het onmiddellik begin oor name debatteer, hul stemme het mekaar in entoesiasme. Oordonder. Adriaan het homself betrap dat hy glimlag terwyl hy na hulle luister. Dit was onmoontlik om nie te glimlag in die teenwoordigheid van soveel suiwer en ongekompliseerde vreugde nie. "Wat dink u, meneer van der Merwe?" het Mieke skielik gevra en hom onverhoeds betrap. "Enige voorstel vir 'n naam?" Hy was stil en het die feit verwerk dat sy hom by die gesprek ingesluit het. Dat sy mening gevra het oor iets so persoonlik soos om haar kind 'n naam te gee. "Ek weet nie," het hy uiteindelik gesê. "Ek was nog nooit goed met name nie." Die dogters het gelag. "Papa, dit was jy wat ons name gekies het Annika uitgewys. "Dit was julle ma," het hy outomaties gekorrigeer en toe besef wat hy gedoen het. Hy het haar genoem. Hardop. Voor die dogters. Vir die eerste keer in meer as 'n jaar. Die stilte wat gevolg het, was gespanne. Die dogters het na mekaar gekyk, onseker.
Mieke het net gewag en hom ruimte gegee om voort te gaan of nie, soos hy verkies het. Sy het maande lank gekies, het Adriaan voortgegaan, verras deur sy eie stem. Sy het groot lyste in notaboeke geskryf. Sy het boeke gelees oor die betekenis van name. Sy wou hê elkeen van julle moet 'n spesiale naam hê, met 'n mooi betekenis. Annika beteken genade. Lara is beskerming. Elise bring vreugde. En Marike kom van die see, want julle ma was lief vir die oseaan. Dit was die langste gesprek wat hy oor sy vrou gehad het sedert die begrafnis. Die woorde het met moeite uitgekom, asof hulle verroes was omdat hulle so lank geberre was. Maar hulle het uitgekom. Marike het nader gekom en op sy skoot geklim, iets wat sy maande lank nie gedoen het nie. En jy pappa? Het jy gehelp kies? Ek het haar keuses goedgekeur. Ek het altyd saamgestem met wat sy besluit het, want sy het altyd reg gekies. Mis jy haar? Die vraag het van Lara gekom, haar stem klein maar dapper. Adriaan het na sy 4 dogters gekyk, na die gesiggies wat perfekte kopieë was van die vrou wat hy liefgehad het. Elke dag. Elke minuut. Ons ook, het Elise gefluister. En ons het nie geweet of ons daaroor mag praat nie. Julle mag. Julle mag altyd. Jammer dat ek julle laat dink het julle mag nie. Die trane het toegekom van hulle almal. Die dogters het openlik gehuil, miskien vir die eerste keer sedert hulle hul ma verloor het. Adriaan het hulle nader getrek en al 4 terselfdertyd omhels, sy eie trane het stilweg op hul hare geval. Mieke het haar diskreet teruggetrek om vir hulle privaatheid te gee, maar Adriaan het haar geroep. Nee, bly. Asseblief. Jy is ook deel hiervan. Sy het gehuiwer toe nader gekom en 'n vertroostende hand op Annika se skouer gesit. Hulle het so vir 'n lang tyd gebly en saam die trane gehuil wat te lank opgedam was. Toe hulle uiteindelik gekalmeer het, was Marike steeds op Adriaan se skoot, Elise het teen sy skouer geleun, Lara het sy hand vasgehou, en Annika het naby genoeg gesit dat hul knieë mekaar raak. Dit was die naaste fisiese konneksie wat hulle gehad het sedert die wêreld in mekaar gestort het. Mag ek julle iets vertel, het Adriaan gevra, sy stem ees. Die dogters het geknik. Ek is so bang. Bang dat julle sonder julle ma gaan groot word. Bang dat ek nie die pa is wat julle nodig het nie. Bang dat my liefde nie genoeg gaan wees nie. Maar ons het jou lief, pappa, het Annika gesê. Jou liefde is genoeg. Ons het net nodig dat jy hier is. Regtig. Nie net jou liggaam nie, maar jy heeltemal. Dit was diep woorde vir 'n 5-jarige kind, maar Annika was nog altyd wys bo haar ouderdom. Adriaan het haar stywer vasgehou. Ek gaan probeer. Ek beloof ek gaan probeer. Mieke het diskreet haar eie trane afgevee. Sy was nie hiervoor aangestel nie, om getuie te wees van en die genesing van 'n gebroke gesin te vergemaklik nie. Maar dit was besig om te gebeur, en sy het geëerd gevoel om deel te wees, selfs op 'n klein manier. In die dae daarna het iets fundamenteels verander. Adriaan het nie heeltemal teruggekeer na die manier waarop hy voor die tragedie was nie, dit sou onmoontlik wees. Maar hy het begin om regtig teenwoordig te wees. Hy het elke aand saam met die dogters geëet. Hy het gehelp met die huiswerk. Hy het stories gelees voor slaaptyd. Hy het vrae gevra oor hul dag en regtig na die antwoorde geluister. En hulle het oor hul ma gepraat. Nie elke dag nie, nie voortdurend nie, maar wanneer herinneringe opgekom het. Marike het 'n liedjie onthou wat haar ma gesing het. Elise het 'n rok gevind wat haar ma gedra het. Lara het 'n skoenlapper in die tuin gesien en onthou dat haar ma lief was vir skoenlappers. Annika het deur fotoalbums geblaai en op spesiale oomblikke gewys. Elke keer wanneer dit gebeur het, het Adriaan nie van onderwerp verander of sy blik weggedraai nie. Hy het deelgeneem aan die herinneringe, sy eie stories bygevoeg, en toegelaat dat haar nagedagtenis weer in die huis bestaan. En dit het seer gekry, dit het net so seer gekry as wat hy gevrees het, maar dit het ook genees. Elke woord wat hardop gesê is, was 'n wond wat aan die lig blootgestel is, wat gebrand het, maar begin genees het. Mieke het gehelp deur hierdie gesprekke te vergemaklik wanneer nodig, maar hoofsaaklik het sy op die agtergrond gebly en toegelaat dat hulle hul eie pad vind. Sy het haar eie rou gehad om mee te deel, haar eie wonde wat nog vars was. Die pa van haar baba het gekies om nie deel van hul lewens te wees nie, en daardie verwerping het seer gekry op maniere wat sy nog besig was om te verwerk. Maar
Daar was iets genesens daaraan om deel van daardie gesin te wees, selfs as 'n werknemer. Om te sien hoe Adriaan weer leer om 'n pa te wees, om te sien hoe die dogters hul harte oopmaak, om te voel hoe haar baba groei en beweeg binne in haar terwyl hy deur soveel liefde omring word. Dit was nie die familie wat sy vir haar seun voorgestel het nie, maar dit was werklike en tasbare liefde, en dit het saak gemaak. Een aand, nadat die dogters gaan slaap het, het Adriaan Mieke in die sitkamer gevind waar sy haar rug met 'n moeg uitdrukking masseer. Hy het by die deur gehuiwer. "Gaan dit goed? Het jy iets nodig?" Mieke het opgekyk, verras. "Net gewone swangerskapmoegheid. Niks besonders nie." Hy het die kamer binne gegaan en in die leunstoel regoor haar gaan sit. "Ek wil dankie sê. Vir wat jy vir my dogters gedoen het. Vir my." Mieke het haar kop geskud. "Ek doen net my werk." "Nee. Dit is meer as dit. Jy het lewe teruggebring na hierdie huis. Jy het hoop gebring. En ek weet nie of ek ooit behoorlik daarvoor sal kan dankie sê nie. Om te sien hoe julle weer konnekteer, is al die dankie wat ek nodig het sy opreg gesê. Jou dogters is ongelooflike kinders. Hulle het net ruimte nodig gehad om weer kinders te wees. En jy het daardie ruimte vir hulle gegee. Jy het dit vir my ook gegee, selfs sonder om dit te besef. Hulle het 'n paar minute in gemaklike stilte gesit. Dit was die eerste regte gesprek wat hulle gehad het, net hulle twee, sonder die dogters naby. Daar was 'n vreemde intimiteit in daardie oomblik, twee volwassenes verenig deur die sorg vir dieselfde kinders, deur die geeste van verskillende maar ewe pynlike verliese. "Mag ek iets vra?" het Adriaan gevra. "Jy hoef nie te antwoord as jy nie wil nie." "Jy mag." "Die pa van die baba. Weet hy? Gee hy om?" Mieke was 'n lang oomblik stil. "Hy weet. En nee, hy gee nie om nie. Hy het dit duidelik gemaak dat 'n baba nie in sy planne was nie. Dat ek dit alleen moes oplos. Ek is jammer. Ek ook. Maar weet jy wat het ek besef? Dat soms die ergste dinge wat met ons gebeur, ons uiteindelik presies lei na waar ons moet wees. As hy gebly het, as hy 'n pa wou wees, sou ek nooit hierdie werk gesoek het nie. Ek sou nooit jou dogters ontmoet het nie. En hulle het in so 'n kort tydjie vir my so belangrik geword." Adriaan het geknik en meer verstaan as wat sy haar voorgestel het. Hy het ook begin besef dat die emosionele geslotenheid wat hy so lank gehandhaaf het, niemand beskerm het nie. Dit het hulle almal net op afsonderlike eilande van pyn geïsoleer. Dinge verander, het hy uiteindelik gesê. Soms ten slegter. Soms uiteindelik ten beter. Ek begin weer daaraan glo. Mieke het geglimlag. Dit is 'n goeie begin. November het hitte gebring en die belofte van somerreën. Mieke was byna 7 maande swanger en haar dokter het aanbeveel dat sy haar pas moes verstadig. Sy het geprotesteer, sy wou nie die dogters verlaat nie, maar Adriaan het daarop aangedring dat sy die mediese voorskrifte volg. Hy het 'n tydelike assistent aangestel om met die swaarder take te help, maar Mieke het die konstante teenwoordigheid gebly wat die dogters gesoek het. Die veranderinge in die gesinsdinamika was duidelik vir enige iemand wat die landgoed besoek het. Mevrou Botha het met die ander personeel gesels oor hoe die huis weer lewe gekry het. Daar was stemme, gelag, selfs geleentheidsargumente wat gesond en normaal was. Die styfheid wat elke vertrek deurtrek het, was vervang deur iets ligter, meer asemhaalbaar. Adriaan het begin om 2 keer per week van die huis af te werk. Hy het 'n geïmproviseerde kantoor in een van die gastekamers op die onderste verdieping ingerig om nader te wees wanneer die dogters van die skool af terugkom. Hulle het gewoond geraak daaraan om aan sy deur te klop om skoolwerk te wys, te vertel van iets interessants wat hulle geleer het, of bloot om te kyk of hy nog daar was. Een middag het Marike by die kantoor ingehardloop met 'n papier in haar hand. Papa, kyk wat het ek by die skool geteken." Adriaan het die dokument gestoor waaraan hy gewerk het en sy stoel na haar gedraai. Marike het op sy skoot geklim, iets wat sy nou gereeld gedoen het, en die tekening uitgehou. Dit was 'n gesin. 'n Lang man, 4 klein identiese dogters, en langsaan 'n vrou met 'n groot maag wat prominent geteken was. "Dit is ons gesin," het Marike verduidelik en na elke figuur gewys. "Jy, ek, Annika, Lara, Elide, Mieke en die baba." Adriaan het die tekening bestudeer en vreemde emosie het sy bors toegeknyp. Marike het Mieke en die baba as deel van die gesin ingesluit. En tegnies was hulle nie.
Mieke was 'n werknemer, hoewel 'n baie geliefde een. Die baba het geen verwantskap met hulle gehad nie. Maar vir Marike en waarskynlik vir die ander dogters ook, was hulle reeds deel van iets groters. Dit is pragtig, dogter. Ek gaan dit op my lesenaar hou. Marike het tevrede geglimlag en uitgehardloop om dit vir Mieke te wys. Adriaan het weer na die tekening gekyk. 6 figure wat hande vashou, 'n enorme son in die hoek, blomme rondom. Die kinderlike voorstelling van 'n gesin. En hy het homself afgevra wanneer die laaste keer was dat die dogters die volledige gesin geteken het. Wanneer was die laaste keer dat hulle volledig gevoel het? Daardie aand na aandete het Adriaan iets ongekends voorgestel. Wat as ons die gastekamer op die 2de verdieping gereed maak? Dit omskep in 'n babakamer. Vir wanneer Mieke se seun gebore word. Die dogters het in entoesiasme uitgebars. Mieke, wat besig was om die borde weg te neem, het gaan staan en hom verbaas aangekyk. Meneer van der Merwe, dit is nie nodig nie. Ek het beplan om die baba die eerste paar maande in my kamer te hou. Maar jy woon nou hier, het Adriaan geredeneer. En jy gaan aanhou hier woon nadat hy gebore is, reg? Dit maak sin om 'n behoorlike spasie vir hom te hê. Die dogters kan help versier. Dit kan 'n projek vir julle almal wees. Mieke het nie geweet wat om te sê nie. Dit was 'n gebaar van vrygewigheid wat ver bo haar verwagtinge gegaan het. Ek weet nie wat om te sê nie. Dit is baie vrygewig van die kant af. Papa, kan ons die mure verf? Blou of geel, het Annika opgewonde gevra. En tekeninge op die muur sit, het Elise bygevoeg. En die meubels kies, wou Lara weet. En gekleurde gordyne maak, het Marike voltooi. Adriaan het na Mieke gekyk. Mag hulle, het hy gevra en dit duidelik gemaak dat die finale besluit haar sin was. Mieke se oë het vol trane geword. Swangerskaphormone, het sy vinnig verduidelik en haar gesig afgevee. Natuurlik mag hulle. Dit sou wonderlik wees. Die projek van die babakamer het die fokus van die hele huis geword. Die volgende naweek het Adriaan almal na 'n babameubelwinkel geneem. Dit was die eerste keer dat hulle as 'n gesin saam uitgegaan het sedert voor die tragedie. Op pad daarheen het die dogters opgewonde op die agtersitplek van die motor gesels. Mieke het voor langs Adriaan gesit, een hand het op haar maag gerus wat nie opgehou groei het nie. In die winkel het die dogters van een kant na die ander gehardloop en wiegies, laaikaste en wiegstoele verken. Elkeen het 'n sterk mening gehad oor wat gekoop moes word. Annika het alles in skakerings van blou verkies. Lara het van geel gehou. Elise wou groen hê. Marike was verdeel tussen pink en pers. Mieke het probeer om dinge te modereer en verduidelik dat hulle neutrale klere moes kies aangesien hulle nie geweet het of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie sou wees nie. Maar Adriaan het, verrassend genoeg, die dogters aangemoedig om hul menings uit te spreek. Ons kan 'n kombinasie maak, het hy voorgestel. Miskien wit meubels met gekleurde besonderhede. Hulle het ure in die winkel deurgebring. Adriaan het Mieke se mening gevra oor kwaliteit en funksionaliteit, maar toegelaat dat die dogters die besluite oor estetika neem. Aan die einde het hulle 'n wit wiegie gekoop wat omskep kon word, 'n laaikas wat ook as 'n doekruiltafel sou dien, 'n gemaklike stoel vir borsvoeding en verskeie dekoratiewe bykomstighede wat al die dogters se gunsteling klere ingesluit het. Die verkoopsman het hulle met 'n glimlag dopgehou. Julle vorm 'n pragtige gesin. Hoeveel kinders het julle? Adriaan het sy mond oopgemaak om te korrigeer, om te verduidelik dat die baba nie syne was nie, dat Mieke vir hom gewerk het, maar die woorde het nie uitgekom nie. Want van buite af het hulle regtig soos 'n gesin gelyk. Pa, sy dogters, die swanger vrou. Die perfekte beeld van 'n gesinskern. 5 het Marike geantwoord voordat enige iemand iets kon sê. Ons 4 en die baba wat gebore gaan word. Die verkoopsman het geglimlag en nie meer vrae gevra nie. Adriaan het Mieke se blik vermy, wat ewe ongemaklik gelyk het met die veronderstelling, maar nie voor die dogters wou korrigeer nie. In die motor op pad terug huis toe het Annika die onderwerp aangeroer. Mense gaan dink die baba is ons regte boetie. Is dit sleg? Mieke het op die sitplek omgedraai. Dit is nie sleg nie. Maar dit is belangrik dat julle verstaan dat hy nie regtig julle boetie deur bloed is nie. Hy is slegs my kind. Maar hy kan 'n boetie van die hart wees, reg, het Lara gevra. Die juffrou het gesê familie is nie net wie dieselfde bloed het nie. Dit is wie ons kies om lief te hê.
Mieke het na Adriaan gekyk en ondersteuning gesoek. Hy het sy oë op die pad gehou, maar liggies geknik. Dit is reg, familie is wie ons kies. So hy is ons boetie, het Marike verklaar met die eenvoudige vertroue van die kinderjare. Want ons kies so. Gedurende die volgende week het die huis in 'n modus van voorbereiding gegaan. Die gastekamer is leeggemaak en skoongemaak. Adriaan het professionele skilders aangestel, maar die dogters het daarop aangedring om te help. Hy het uiteindelik klein voorskote en kwaste gekoop wat geskik was vir kinders en 'n hele Saterdag daaraan gewy dat hulle een muur met hul eie hande verf. Dit was chaoties en deurmekaar. Verf het op die vloer gespat, op die klere, selfs op die dogters se gesigte. Maar die gelag was konstant en opreg. Adriaan het langs hulle geverf, voorstelle en korreksies aanvaar en gelag toe Marike per ongeluk 'n blou streep op sy arm geverf het. Mieke het toesig gehou vanuit 'n gemaklike stoel, haar hande het op haar maag gerus. Die baba was daardie dag besonder aktief en het voortdurend geskop en beweeg. Die dogters het elke paar minute kom kyk en hande vol verf op haar maag gesit om die bewegings te voel. Hy is gelukkig, het Elide verklaar nadat sy 'n harde skop gevoel het. Hy weet ons is besig om sy kamer te maak. Mieke het geglimlag. Ek dink jy is reg, aan die einde van die dag was die muur op 'n onreëlmatige, maar bekoorlike manier geverf. Skakerings van blou, geel, groen en pers het in 'n sagte reënboog gemeng. Dit was nie perfek nie, maar dit was met liefde gedoen, en dit was wat saak gemaak het. Daardie aand, nadat die dogters gaan slaap het, het Adriaan Mieke op die agterstoep gevind waar sy na die sterre kyk. Sy het 'n koppie tee in haar hande gehad en het in gedagte verlore gelyk. Mag ek by jou aansluit, het hy gevra. Mieke het geknik en 'n bietjie geskuif om plek te maak op die bank. Adriaan het gaan sit en 'n respekvolle afstand gehou en 'n paar oomblikke in stilte gebly. Dankie, het Mieke uiteindelik gesê. Vir dit alles. Vir die kamer, vir die meubels, omdat jy die dogters toegelaat het om so betrokke te wees. Jy hoef niks daarvan te gedoen het nie. Ek wou dit doen. Hulle is so opgewonde. En eerlikwaar, dit is goed vir hulle om op iets positiefs te fokus. Iets wat 'n nuwe begin verteenwoordig, nie verlies nie. Mieke het omgedraai om na hom te kyk. Hoe gaan dit met jou? Regtig? Adriaan het oor die vraag nagedink. Niemand het hom dit in 'n lang tyd gevra nie. Mense het aangeneem dat dit goed gaan met hom omdat hy funksioneer, werk en alles bymekaar hou. Maar Mieke het regtig gevra en hy het gevoel dat hy haar 'n eerlike antwoord skuld. Beter. Dit is nog elke dag seer. Daar is nog oomblikke wanneer ek vir 'n sekonde vergeet en verwag om haar by die trappe te sien afkom of haar stem te hoor wat die dogters roep. Maar dit word makliker om die goeie dinge te onthou sonder dat die pyn ondraaglik is. Die dogters help. Jy help. Ek. Hoe? Jy het gewys dat dit moontlik is om voort te gaan sonder om te vergeet. Dat dit moontlik is om iets nuuts te bou sonder om die verlede uit te wis. Jy is swanger met 'n baba van 'n man wat jou verlaat het, maar jy laat dit jou nie vernietig nie. Jy kies vreugde. Jy kies hoop. Dit het my dogters geïnspireer. Dit het my ook geïnspireer. Mieke was stil en het sy woorde verwerk. Ek weet nie of ek so sterk is as wat jy dink nie. Die meeste dae is ek nog bang. Bang om dit alleen te doen, om nie goed genoeg te wees nie, om my seun te faal. Jy gaan nie faal nie. Ek sien reeds hoe jy met my dogters is. Jy het iets wat nie geleer kan word nie. Jy gee opreg om. Jy is teenwoordig. En dit is die belangrikste ding wat 'n kind nodig het. En as dit nie genoeg is nie, dit gaan altyd genoeg wees omdat jy altyd gaan probeer. Dit is wat saak maak. Nie volmaaktheid nie, maar konstante poging en onvoorwaardelike liefde. Hulle het nog langer daar gesit en oor klein en groot dinge gesels. Oor hoop en vrese. Oor die verlede en die toekoms. Dit was 'n intimiteit anders as die een wat Adriaan met sy vrou gedeel het, maar dit was intimiteit nogtans. 'n Konneksie gebou op wederwysige begrip en gedeelde omstandighede. Toe Mieke uiteindelik opstaan om te gaan slaap, het Adriaan haar tot by haar kamerdeur vergesel. Goeienag, Mieke. Goeienag, Adriaan. En hierdie keer het sy voornaam gebruik, nie meneer van der Merwe nie, en hy het besef dat iets tussen hulle verander het. Muur is afgebreek, en hoewel hy nie presies geweet het wat dit beteken nie, het hy nie bang gevoel daaroor nie.
Desember het aangebreek met sy lang, warm dae. Mieke was byna 8 maande swanger en die dokter het rus aanbeveel. Adriaan het daarop aangedring dat sy niks anders doen as om toesig oor die dogters te hou nie, en hy het ekstra hulp vir al die huishoudelike take aangestel. Mieke het geprotesteer omdat sy gevoel het sy doen nie haar werk behoorlik nie, maar hy was ferm. Jy het reeds meer vir hierdie gesin gedoen as wat enige bedrag geld ooit sou kon betaal. Laat ons nou ook na jou omsien. Die dogters het die missie om na Mieke om te sien baie ernstig opgeneem. Hulle het kussings gebring om haar rug te steun, yskoue water gaan haal sonder dat sy gevra het en tekeninge gemaak om haar op te beer wanneer sy moeg gelyk het. Hulle het toegewyde klein verpleegstertjies geword en Mieke was voortdurend geraak deur soveel liefde. Die babakamer was byna gereed. Die meubels het aangekom en was aan mekaar gesit. Die mure wat deur die dogters geverf was bedek met 'n professionele laag verf, maar Adriaan het die skilder gevra om 'n deel van die oorspronklike muur sigbaar te laat en sodoende die dogters se werk te bewaar. Ligte gordyne het die sonlig gefiltreer en rakke het kinderboeke, sagte speelgoed en die tekeninge bevat wat die dogters vir die baba gemaak het. Op 'n besonder warm middag het Mieke op die bank in die sitkamer gerus. Die dogters het van die skool af teruggekom en was besig met hul huiswerk by die eetkamertafel onder toesig van mevrou Botta. Adriaan het vroeg van die kantoor afgekom, soos hy al hoe meer gereeld gedoen het. Hy het haar liggies aan die slaap gevind, een hand het beskermend op haar maag gerus. Hy het by die deur gaan staan en kyk. Daar was iets sereens in daardie beeld. Vrede. En hy het met 'n skok besef dat hy nie daardie bekende drukking in sy bors voel wanneer hy na haar kyk nie. Hy het nie skuldig gevoel omdat hy iets anders as konstante pyn gevoel het nie. Mieke het haar oë oopgemaak en hom gevang terwyl hy kyk. Sy het slaperig geglimlag. Jammer, ek het ingeslymer. Hierdie hitte maak my uitgeput. Jy hoef nie jammer te sê nie. Jy behoort juis te rus. Hoe voel jy? Enorm. Ongemaklik. Ongeduldig om hierdie ouetjie te ontmoet. Die antwoorde het met 'n glimlag gekom en enige werklike klagte daaruit verwyder. Adriaan het in die leunstoel naby haar gaan sit. Dit is nie meer lank nie. 5 weke, min of meer. Dit voel soos 'n ewigheid en terselfdertyd geen tyd nie. Ek is senuweeagtig. Dit is natuurlik. Maar jy gaan dit baie goed doen. En jy gaan nie alleen wees nie. Ons gaan help met wat jy ook al nodig het. Ons. Die woord het nie net hom ingesluit nie, maar die dogters ook. Dit het hulle almal as 'n eenheid ingesluit. Mieke het emosie in haar keel gevoel. Julle het reeds so baie gedoen. Meer as wat ek kon verwag het. Dit was die baba wat gekies het om iets te doen wat niemand van hulle verwag het nie. Hy het geskop hard en Mieke het 'n onwillekeurige grimas gemaak. Haar hand het gevlieg na die kant van haar maag waar die skop plaasgevind het. Adriaan het vorentoe geleun, bekommerd. Is alles reg? Ja. Hy is net baie aktief vandag. Sy skoppe word sterker. Ek dink hy begin sonder plek raak daar binne. Mag ek, het Adriaan gevra, huiwerig, sy hand opgelig, maar sonder om te raak. Mieke het verstaan wat hy vra. Jy mag, het sy sagkens geantwoord. Adriaan het sy hand op die kant van haar maag gesit, sag en respekvol. Vir 'n oomblik het niks gebeur nie. Toe beweeg die baba 'n harde en onmiskenbare stoot teen sy palm. Adriaan het liggies na sy asem gesnak, sy oë het groot geword. Hy is sterk, het Adriaan gefluister, verwonderd. En vasberade. Ek dink hy gaan 'n persoonlikheid hê. Hulle het so vir 'n paar minute gebly, Adriaan se hand op Mieke se maag, besig om die bewegings van die baba te voel. Dit was intiem op 'n manier wat geen van hulle voorsien het nie. Nie romanties nie, maar diep konnekteer. Twee volwassenes wat 'n oomblik van bewondering deel vir die nuwe lewe wat op pad was. Die dogters het op daardie presiese oomblik by die kamer ingehardloop en skielik gaan staan toe hulle hul pa met sy hand op Mieke se maag sien. Annika was die eerste wat gepraat het. Is die baba besig om te skop? Hy is, ja, het Mieke bevestig. Wil julle voel? Die 4 het rondom saamgedrom en klein handjies gesit waar Adriaan se hand nog gerus het. Die baba, asof hy besig was om te spog, het 'n reeks harde skoppe en stote gegee. Die dogters het van vreugde geskree. Hy weet dit is ons, het Marike met absolute oortuiging gesê. Hy herken ons gesin.
Adriaan het na sy dogters gekyk, na die suiwer vreugde op hul gesigte en gevoel hoe iets binne in hom herorganiseer word. Hulle het dit gebou, hierdie konneksie met 'n baba wat nog nie eens gebore was nie. Hulle het gekies om hom lief te hê, gekies om hom in hul lewens in te sluit, gekies om uit te brei wat dit beteken om 'n gesin te wees. En hy het besef dat hy ook 'n keuse gehad het. Hy kon die mure behou wat hy rondom sy hart gebou het, hy kon aanhou leef in 'n toestand van voortdurende rou, of hy kon kies om deel te neem aan hierdie nuwe gesinskonfigurasie wat besig was om te vorm. Nie om te vervang wat hy verloor het nie, dit sou nooit moontlik of wenslik wees nie, maar om toe te laat dat iets niets langs die herinneringe groei. Daardie aand het hy 'n besluit geneem. Nadat die dogters gaan slaap het, het hy Mieke gevra om met hom in die kantoor te praat. Sy het gekom, nuuskierig en liggies bekommerd. Het iets gebeur? Nee. Ek wil net 'n paar praktiese reëlings bespreek. Wanneer die baba gebore word, gaan jy tyd nodig hê om te herstel en aan te pas. Ek wil hê jy moet weet dat jou werk gewaarborg is, en dat jy so lank tyd kan neem as wat jy nodig het. Met volle salaris, natuurlik. Mieke was geraak maar verward. Adriaan, dit is uiters vrygewig, maar dit is nie nodig nie. Die wet vereis slegs 4 maande kraamverlof. Ek praat nie van wat die wet vereis nie. Ek praat van wat jy verdien. Jy het hierdie huis verander. Jy het vir my dogters iets gegee wat ek nie kon gee nie. Jy het toegelaat dat hulle weer lief het. Jy het my laat weer lief hê. Dit het nie 'n prys nie. Mieke het stadig gaan sit en sy woorde verwerk. Sê u dat u wil hê ek moet aanhou om hier te werk nadat die baba gebore is? Ek sê meer as dit. Ek wil hê jy en jou seun moet deel van hierdie gesin wees. Nie net as werknemers nie, maar as werklike lede. Die dogters beskou hom reeds as 'n boetie. Ek sou graag die geleentheid wou hê om 'n vaderlike teenwoordigheid in sy lewe te wees, as jy dit toelaat. Die stilte wat gevolg het, was swaar van betekenis. Mieke het hom aangekyk asof sy hom vir die eerste keer sien. Adriaan, ek weet nie wat om te sê nie. Dit is baie. Jy hoef nie nou te besluit nie. Ek wou net hê jy moet weet dat die opsie bestaan. Dat jy nie alleen hierin is nie. Dat ons, die dogters en ek, hier wil wees vir julle twee. Trane het oor Mieke se gesig gegly. Hoekom? Hoekom sou jy dit vir my doen? Jy ken my skaars. Omdat jy ons ken. Jy ken my dogters op 'n vlak wat min bereik. Jy ken hul pyn, hul vrese, hul vreugdes. En jy het my gewys hoe om hulle weer te sien. Hoe om weer 'n regte pa te wees. Dit is 'n skuld wat ek nooit sal kan terugbetaal nie. Dit is nie 'n skuld nie. Ek het niks gedoen en betaling verwag nie. Ek weet. En dit is presies hoekom ek dit wil doen. Omdat jy gee sonder om enigiets terug te verwag. Omdat jy opreg liefhet. En jou seun verdien iemand soos dit. My dogters verdien dit. Ek verdien dit. En jou seun verdien dit ook. Mieke het die trane afgevee. Ek moet dink. Dit is baie groot, baie veranderinge om gelyktydig te verwerk. Natuurlik. Neem so lank as wat jy nodig het. Die aanbod sal bly staan. Hulle het daardie aand uitmekaar gegaan met baie om oor na te dink. Mieke het op haar bed gelê, haar hande op haar maag, en gevoel hoe haar seun beweeg. Sy het na daardie huis gekom, desperaat en swanger, verwerp deur so baie en slegs 'n salaris verwag om te oorleef. En sy het iets gevind wat sy nie eens geweet het sy soek nie. Familie. Geborgenheid. Liefde wat niks anders gevra het as om aanvaar te word nie. Adriaan het wakker gebly in sy eie kamer en in die donker na die plafon gestaar. Daar was 'n geraamde portret van sy vrou op die bidkassie. Hy het dit opgetel en sy vingers liggies oor die glas laat gly. Jammer, het hy gefluister. Jammer dat ek myself so lank verloor het. Jammer dat ek ons dogters gefaal het. Maar ek probeer dit nou regmaak. Ek probeer die pa wees wat jy wou hê ek moes wees. Daar was geen antwoord nie, natuurlik. Maar Adriaan het vir die eerste keer sedert hy haar verloor het, gevoel dat dit reg is om voort te gaan. Dat sy sou verstaan het. Dat sy sou wou hê dat hy en die dogters weer geluk vind, selfs al was dit in 'n ander konfigurasie as wat hulle beplan het. Die volgende dae was vol finale voorbereidings. Die tas vir die hospitaal is gepak. Noodnommers is op die yskas geplak. Baba stoeltjie is in die motor geïnstalleer.
Die dogters het welkomskaarte gemaak en dit in die babakamer opgehang. Een middag het Marike 'n idee gehad. Sy het na Mieke gehardloop met wasbare gekleurde merkers in haar hande. Mieke, mag ek op jou maag teken? Soos daardie keer toe ons tekeninge in die kunsklas gemaak het. Mieke het gelag. Natuurlik mag jy, maar wat gaan jy teken? Marike het 'n oomblik nagedink. 'n Welkomsboodskap. Sodat wanneer die baba gebore word, hy weet dat hy reeds geliefd is. Die ander 3 dogters het onmiddellik aangesluit. Mieke het op die bank gaan lê en haar blouse liggies opgelig om haar maag te ontbloot. Die dogters het rondom haar gekniel, elkeen het 'n ander kleur gekies. Hulle het met sorg geteken. Blomme, sterre, harte, sonne. Klein krapmerke wat 'n liefde verteenwoordig het op die manier waarop 5-jarige kinders weet hoe om dit uit te druk. En toe, terwyl hulle saamwerk, het hulle iets geskryf. Bewerige en ongelyke letters, maar leesbaar. Boetie. Toe hulle klaar was, het hulle met trots na Mieke gekyk. Nou weet hy, het Elise gesê. Hy weet dat hy reeds 'n gesin het wat vir hom wag. Mieke het na haar versierde maag gekyk, na die woord wat in 4 verskillende kleure geskryf was, en sy moes op haar lip byt om nie te huil nie. Dankie, dogters. Dit is die mooiste ding wat iemand nog ooit vir my gedoen het. Dit was op daardie oomblik dat Adriaan by die kamer ingekom het. Hy het kom kyk hoekom dit so stil was. Hy het by die deur gaan staan en die toneel dopgehou. Mieke wat op die bank lê, haar maag bedek met gekleurde tekeninge met een woord wat in die middel uitstaan. Sy 4 dogters wat rondom haar kniel, glimlaggend, trots op hul werk. En iets binne in hom het gebreek. Al die verdediging wat hy gehandhaaf het, al die mure wat hy gebou het, al die pyn wat hy gebear het. Alles het gelyktydig na die oppervlak gekom. Hy het begin huil, trane het vrylik geval, en hierdie keer het hy nie probeer om dit weg te steek of te stop nie. Die dogters het na hom gehardloop, skrikkerig om hom te sien huil. Papa, wat is fout? Het ons iets verkeerd gedoen? Adriaan het gekniel en hulle in 'n omhelsing getrek. Nee, julle het niks verkeerd gedoen nie. Julle het alles reg gedoen. Julle is so perfek, so in staat om lief te hê, so dapper. En ek is so trots om julle pa te wees. Hy het oor hul koppe na Mieke gekyk, wat regop gesit het en met trane in haar eie oë toegekyk het. Dankie, het hy vir haar gesê. Vir alles. Omdat jy lewe teruggebring het na hierdie huis. Omdat jy my dogters gewys het dat dit veilig is om lief te hê. Omdat jy my gewys het dat ek 'n beter pa kan wees. Mieke het net geknik, te veel emosie vir woorde. Die baba het hard geskop, asof hy op die oomblik reageer, en almal het deur die trane gelag. Daardie nag, terwyl hy die dogters in die bed gesit het, het Adriaan besef dat hy 'n drempel oorgesteek het. Hy het uiteindelik die skuldgevoelens vrygestel wat hom gevange gehou het. Hy het aanvaar dat om weer lief te hê nie beteken om te vergeet nie. En hy het sy hart oopgemaak vir die moontlikheid dat familie nie gedefinieer word deur bloed of huwelik nie, maar deur keuse en verbintenis en onvoorwaardelike liefde. Januarie het aangebreek met sy lang, warm dae. Mieke was amptelik in die 40ste week, en die baba kon enige oomblik kom, almal was in konstante gereedheid. Adriaan het streng opdragte by die kantoor gegee dat hy onmiddellik gekontak moes word as Mieke met die kraamproses begin. Mevrou Botha het duidelike instruksies gehad oor wat om te doen. Die dogters het geweet dat wanneer die tyd kom, hulle by die huishoudster sou bly terwyl Adriaan Mieke na die hospitaal neem. Dit was op 'n Dinsdagmiddag tydens 'n bordspelletjie in die sitkamer dat die eerste kontraksies begin het. Mieke het in die middel van haar beurt gaan staan, een hand het na haar maag gevlieg. Mieke het Annika bekommerd gevra. Ek is reg, net 'n kontraksie. Ek het vandag 'n paar gehad. Maar was hierdie een anders, het Lara gevra, altyd opmerklik. 'n Bietjie sterker. Maar dit is nog vroeg. Dit kan ure neem, selfs dae. Hulle het met die speletjie voortgegaan, maar almal was nou aandagtig. 15 minute later nog 'n kontraksie. Toe 20 minute. Toe 12. Toe die 4de een kom, slegs 8 minute. Uitmekaar het Mieke erken dat dit miskien tyd was. Mevrou Botha het Adriaan onmiddellik gebel. Hy was in 'n belangrike vergadering met buitelandse beleggers, maar het alles gelos en uitgehardloop. Hy het in rekordtyd by die huis aangekom en Mieke reeds met haar tas by die deur gevind, besig om deur nog 'n kontraksie asem te haal.
Die dogters was rondom haar saamgedrom, duidelik bang maar besig om dapper te probeer wees. Gaan dit baie seer wees, het Marike gevra, haar stemmetjie het gebewe. Mieke het deur die pyn geglimlag. Dit gaan seer wees, ja. Maar dit gaan die moeite werd wees. En wanneer dit verby is, gaan julle boetie kan ontmoet. Beloof jy dat jy gaan terugkom? Elide het Mieke se hand vasgehou. Ek beloof. En ek gaan iemand baie spesiaal saam met my bring. Adriaan het Mieke na die motor gehelp terwyl mevrou Botha probeer het om die dogters te kalmeer. Voordat sy ingeklim het, het Mieke omgedraai en vir die 4 klein figure by die deur geswaai. Lief vir julle dogters. Die stemme het in een koor teruggekom. Ons is ook lief vir jou. By die hospitaal het die ure gesleep. Adriaan het die hele tyd by Mieke gebly, haar hand vasgehou, haar aangemoedig en haar gesig met 'n klamlap afgevee. Sy het sy hand deur die kontraksies gedruk, elkeen sterker as die vorige een. Jy hoef nie te bly nie, het Mieke tussen kontraksies deurgehyg. Ek weet dit is nie gemaklik vir jou nie. Daar is geen ander plek waar ek verkies om te wees nie, het Adriaan eerlik geantwoord. Jy is nie alleen hier nie. Jy gaan nooit weer alleen wees nie. Die ure in die hospitaal het in 'n ewigheid verander. Adriaan het nog nooit van tevore 'n geboorte aanskou nie. Toe sy vrou die 4 gehad het, was dit 'n noodkeisersnee op 32 weke en hy het in paniek buite die operasiekamer gewag totdat hulle kom sê het dat dit goed gaan met sowel haar as die babas. Dit was anders. Hy was hier, hy het elke oomblik gesien, elke druk van Mieke se hand gevoel en terselfdertyd getuie gewees van haar krag en broosheid. Sy was ongelooflik. Selfs in pyn, selfs uitgeput, het sy aangehou druk, asemhaal soos die verpleegsters aangesê het en haar liggaam vertrou om te doen wat dit moes doen. Dit was in die vroeë oggendure, toe die lig begin lig word met skakerings van pink en oranje, dat die baba uiteindelik gekom het. Die harde en gesonde gehuil het die kamer gevul en Adriaan het trane van verligting en vreugde oor sy gesig voel gly. Dit is 'n seentjie, het die dokter aangekondig en die nat en huilende baba op Mieke se bors gesit. Mieke het vir die eerste keer na haar seun gekyk en haar gesig het in suiwer bewondering verander. Haai, oukie. Uiteindelik ontmoet ons mekaar. Haar stem was hees van al die skree tydens die kraamproses, maar vol emosie. Die baba het 'n kop vol donker hare gehad, 'n pink vel en het aangehou huil met indrukwekkende vasberadenheid. Adriaan het toegekyk, ontroer deur die intensiteit van die oomblik. Nuwe lewe. Nuwe begin. Oop liggaam in 'n klein mensie wat nog nie eens geweet het hoe geliefd hy was nie. Wil jy vashou, het Mieke vir Adriaan gevra en die baba na hom uitgehou nadat die verpleegsters die aanvanklike kontrole voltooi het. Adriaan het gehuiwer. Mag ek? Natuurlik mag jy is deel hiervan. Met bewerrige hande het Adriaan die baba geneem. Hy was so klein, so lig, maar perfek gevorm. Die seentjie het opgehou huil en rondgekyk met oë wat probeer fokus het. Adriaan het hom teen sy bors gebring en die baba het onmiddellik gekalmeer. Kyk net daar, het die verpleegster glimlaggend opgemerk. Hy vertrou jou reeds. Iets binne in Adriaan het op daardie oomblik heeltemal oopgegaan. Hy het gedink sy hart was vol met sy 4 dogters. Hy het hom nie voorgestel dat daar plek was vir meer liefde nie. Maar hy was verkeerd. Liefde het oneindig uitgebrei wanneer dit toegelaat is. Hierdie baba, die kind van iemand anders, verwek in omstandighede wat Adriaan op geen manier betrek het nie, het 'n permanente plek in sy hart gevind. Welkom by die gesin, oukie, het Adriaan gefluister. Jou sissies wag om jou te ontmoet. Terug by die landgoed het die dogters skaars geslaap. Mevrou Botha het hulle in die bed gesit, maar hulle het voortdurend wakker geword om te vra of daar nuus was. Toe die telefoon om 6:00 die oggend lui, het al 4 uit die bed gespring en na die sitkamer gehardloop waar mevrou Botha die oproep beantwoord het. Ja, meneer van der Merwe. Ek verstaan. Hulle gaan so gelukkig wees. Geluk. Die huishoudster het afgelei en na 4 pare angstige oë gedraai. Die baba is gebore. Dit is 'n seentjie. Dit gaan goed met Mieke en hom. Die dogters het in gille van vreugde uitgebars, gespring en mekaar omhels. Kan ons gaan kyk? Wanneer kan ons gaan, het Annika sonder ophou gevra. Julle pappa het gesê julle kan vanmiddag besoek. Vir nou moet julle ontbyt eet, julle regmaak, en dat Mieke en die baba 'n bietjie rus.
Die res van die oggend het in frenetiese voorbereidings verbygegaan. Die dogters het daarop aangedring om hul beste rokke te dra. Hulle het ure lank besluit watter van die tekeninge wat hulle gemaak het hospitaal toegeneem moes word. Mevrou Botha moes verskeie kere ingryp om te verhoed dat hulle absoluut alles saamneem. Uiteindelik, om 2:00 die middag, het Adriaan teruggekom om die dogters te haal. Hy het uitgeput, maar stralend gelyk, met 'n vreugde in sy oë wat hulle lanklaas gesien het. Toe hulle die hospitaalkamer binnegaan, het hulle Mieke op die bed gevind, waar sy 'n klein bondeltjie blou komberse vashou. Die dogters het by die deur gaan staan, skielik skaam. Dit was een ding om oor die baba te praat, om voor te stel en vir hom te beplan. Dit was iets heeltemal anders om hom werklik, tasbaar, hier te sien. Kom, het Mieke sagkens gesê. Hy wil julle ontmoet. Hulle het stadig nader gekom en 'n halfsirkel rondom die bed gevorm. Mieke het die komberse reggeskuif sodat hulle die baba se gesig kon sien. Hy was aan die slaap, sy gelaatstrekke fyn en perfek. Klein vingertjies was in klein vuisies gekrul. Hy is so klein, het Marike met bewondering gefluister. En hy het so baie hare, het Elise opgemerk. Mag ek vat, het Lara gevra. Mieke het Lara se hand gelei om die baba se wang sagkens aan te raak. Hy het by die aanraking beweeg en 'n klein geluidjie gemaak, maar sonder om wakker te word. Die ander dogters het ook geraak, een vir een, hul gesiggies verlig met verwondering. Wat gaan sy naam wees, het Annika gevra. Mieke het na Adriaan gekyk, wat teen die muur geleun en die toneel dopgehou het. Ons het oor 'n paar name gesels. Maar ons wou julle mening ook hê. Julle is immer sy sissies. Die dogters het ernstig geword en die verantwoordelikheid oorweeg. Dit moet 'n belangrike naam wees, het Annika verklaar. 'n Sterk naam. En mooi, het Lara bygevoeg. Wat iets spesiaals beteken, het Elise gesê. Soos ons name, het Marike afgesluit. Wat mamma gekies het. Die stilte wat gevolg het, was reflektief. Die melding van hul ma het hierdie keer nie hartseer gebring nie, maar 'n konneksie. 'n Skakel tussen verlede en hede. Wat van Gideon, het Adriaan voorgestel. Dit beteken dapper vegter. Iemand wat met krag kom, die dogters het die naam getoets. Gideon. Gidi. Git. Ek hou daarvan, het Annika besluit. Gideon van der Merwe. Maar hy is nie 'n van der Merwe nie, het Lara wyslik uitgewys. Hy is slegs Mieke se seun. Mieke en Adriaan het 'n blik gewissel. Dit was 'n gesprek wat hulle begin het, maar nie klaar gemaak het nie. Adriaan het gepraat. As Mieke saamstem en as Gideon in die toekoms wil, sou ek hom graag wetlik wou aanneem. Sodat hy dieselfde van as julle het. Sodat hy amptelik deel van hierdie gesin is. Die dogters het Mieke angstig aangekyk. Sy het trane in haar oë gehad, maar het geglimlag. Ek stem saam. Daar is niks wat ek meer wil hê as dat my seun deel van hierdie ongelooflike gesin is nie. So dit is besluit, het Adriaan gesê. Gideon van der Merwe. Amptelik welkom. Asof hy verstaan het dat hulle oor hom praat, het Gideon daardie oomblik gekies om wakker te word. Sy oë het oopgegaan, nog halfdof en uit fokus, en hy het rondgekyk. Toe begin hy huil, daardie skerp gehuil van 'n pasgebore baba wat onmiddellike aandag eis. Hy is honger, het Mieke verduidelik. Dogters, kan julle vir 'n paar minute saam met julle pappa buite wag terwyl ek hom voed? Die dogters het gehoorsaam uitgegaan, maar het teen die venster van die kamer vasgeplak gebly en toegekyk. Adriaan het langs hulle gebly, 'n hand op die skouer van elkeen van die wat die naaste was. Papa, het Marika aan sy mou getrek. Het jy vir Mieke lief? Die direkte vraag het Adriaan onverhoeds betrap. Die ander 3 dogters het omgedraai om na hom te kyk, ewig geïnteresseerd in die antwoord. Hy het dit oorweeg om te lieg, om te ontduik, maar het op die waarheid besluit. Ja. Ek het. En het sy vir jou lief? Ek dink so, maar hierdie dinge is ingewikkeld. Sy het pas 'n baba gehad. Sy is nog besig om te herstel van alles wat Gideon se pa gedoen het. Ons het tyd nodig. Maar gaan julle uiteindelik saam wees? Soos man en vrou het Elise hoopvol gevra. Miskien. As dit die regte ding vir almal is. As dit is wat Mieke wil hê. Ek wil niks forceer nie. Annika, altyd die mees praktiese een, het 'n ander bekommernis gehad. Maar as jy en Mieke saam is, gaan Gideon regtig ons boetie wees.
Nie net in die hart nie, maar regtig. Adriaan het gekniel om op 'n hoogte te kom. Gideon is reeds julle boetie. Maak nie saak wat tussen my en Mieke gebeur nie. Julle het gekies om hom lief te hê nog voordat hy gebore is. Dit is meer werklik as enige wetlike papier. Maar dit sou goed wees om die papiere ook te hê, het Lara wyslik gesê. So sou almal weet. Adriaan het gelag. Ja, dit sou goed wees om die papiere ook te hê. Toe hulle teruggaan in die kamer, was Gideon klaar gedrink en is hy sagkens op Mieke se skouer geklop. Wil jy probeer vashou, het sy vir Annika gevra. Annika se oë het groot geword. Mag ek? Mieke het gewys hoe om die kop en lyf te ondersteun en het Gideon versigtig in Annika se arms geplaas. Die dogtertjie het heeltemal roerloos gebly, bang om iets verkeerd te doen. Gideon het haar met sy groot, donker oë aangekyk en Annika het heeltemal verlief geraak. Haai, Gidie. Ek is jou groot sissies, Annika. Ek gaan vir altyd na jou kyk. Elkeen van die dogters het hul beurt gehad om Gideon vas te hou. Lara het hom vasgehou en sagkens gesing. Elise het gelag toe hy haar vinger met verrassende krag vasgryp. Marike het hom net met stille bewondering aangekyk en sy hare sagkens aangeraak. Adriaan het foto's van elke oomblik geneem. Hy wou dit bewaar, die eerste keer dat sy uitgebreide gesin almal saam was. 5 kinders nou? 4 dogters en 1 seun. Nie op die manier wat hy hom voorgestel het nie, maar perfek op sy eie manier. Voordat hulle die hospitaal verlaat het, het Adriaan Mieke eenkant getrek terwyl die dogters met Gideon besig was. Oor wat ons op Oujaarssaand bespreek het. Daar is geen druk nie, maar ek wil hê jy moet weet dat niks verander het nie. Om die waarheid te sê, om jou vandag te sien, om jou as moeder te sien, bevestig net alles wat ek voel. Mieke het sy gesig sagkens aangeraak. Dankie dat jy hier is. Omdat jy presies is wat Gideon en ek nodig gehad het. Ek weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ek weet dat ek jou daarin wil hê. Op een of ander manier. Op een of ander manier is 'n goeie begin. 2 dae later is Mieke en Gideon uit die hospitaal ontslaan. Die huis was deur die dogters versier met welkomsplakkate, blou ballonne en handgemaakte baniere. Toe Mieke instap terwyl sy Gideon dra, is sy ontvang soos koninklikes wat na die kasteel terugkeer. Welkom tuis, klein Gideon, het mevrou Botta gesê en 'n seën oor die baba uitgespreek. Mag jy sterk en gesond in hierdie huis groot word. Die eerste paar weke was 'n tyd van aanpassing. Gideon was 'n goeie baba, maar babas het steeds konstante aandag vereis. Mieke was uitgeput, haar liggaam was besig om te herstel van die geboorte terwyl sy probeer het om borsvoeding te vestig en met die gebrek aan slaap te deel. Adriaan het 'n verrassende rol aangeneem. Hy het in die nagte wakker geword wanneer Gideon huil, die baba na Mieke gebring vir borsvoeding en hom daarna weer gekalmeer om te slaap. Hy het doeke geruil sonder om te kla. Hy het met Gideon in sy arms rondgestap wanneer hy onrustig was. Hy het in elke opsig as pa opgetree, behalwe biologies. Die dogters het ook gehelp op elke manier wat 5-jarige kinders kon. Hulle het doeke gebring wanneer gevra word. Hulle het vir Gideon gesing wanneer hy huil. Hulle het stil langs Mieke gesit terwyl sy borsvoed en stories vertel oor wat hulle by die skool gedoen het. Een aand het Adriaan met Gideon in die tuin onder die sterre rondgestap. Die baba was onrustig en het teen die slaap beklei. Adriaan het hom sagkens gewieg en 'n melodie geneem wat hy nie eens geweet het hy ken nie. Mieke het by die deur verskyn en gekyk. Toe sy besef dat sy gesien is, het Adriaan geglimlag. Ek kon hom nie aan die slaap kry nie. Ek het gedink vars lig sou help. Jy is 'n natuurlike talent hiervoor. Beter as ek in baie dinge. Adriaan het sy kop geskud. Jy is ongelooflik. Jy doen iets wat jy nog nooit van tevore gedoen het nie. Jou liggaam is besig om te herstel, jy slaap skaars en tog bly jy geduldig en liefdevol. Ek kry dit net reg omdat jy hier is. Omdat ek nie alleen is nie. En jy gaan nooit weer wees nie. Ek beloof. Gideon het uiteindelik aan die slaap geraak, sy lyfies het teen Adriaan se bors ontspan. Hulle het daar in die tuin gebly, die 3 van hulle, terwyl die maan hul pad verlig het. 'n Gesin wat gevorm is nie deur planne of verwagtinge nie, maar deur daaglikse keuses van liefde, verbintenis en teenwoordigheid. Die maande daarna het 'n nuwe en chaotiese roetine gebring. Die huis wat voorheen stil was, was nou vol geluide van lewe. Die gehuil van Gideon wanneer hy honger was.
Die gelag van die dogters wat speel. Die stem van Mieke wat wiegeliedjies sing. En Adriaan, al hoe meer teenwoordig, wat aan alles deelneem. Gideon het elke week sigbaar gegroei. Sy oë het begin verander na 'n diepbruin skakering. Sy donker hare het selfs dikker geword. En hy het begin om gesigte te herken en te glimlag wanneer hy sy sissies of Adriaan of Mieke sien. Die dogters was versot op hom. Hulle het sagkens gestry om hom vas te hou, om gesigte te trek wat hom sou laat glimlag, om die eerste een te wees na wie hy kyk wanneer hy wakker word. Annika het haar rol as groot sussie ernstig opgeneem en altyd gekontroleer of hy gemaklik was, of hy goed asemhaal wanneer hy slaap, en of Mieke alles het wat sy nodig het. Adriaan het alles met bewondering dopgehou. Hy het gesien hoe Gideon iets in die gesin voltooi het wat hulle nie eens geweet het ontbreek nie. Dit was nie 'n vervanging van die ma wat hulle verloor het nie, dit sou nooit moontlik of wenslik wees nie. Dit was iets anders. Dit was die vermoë om voort te gaan terwyl die verlede geëer word. Dit was lewende bewys dat hartseer eindes uiteindelik tot nuwe gelukkige beginne kon lei. Die verhouding tussen Adriaan en Mieke het voortgegaan om in 'n natuurlike tempo te ontwikkel. Hulle het niks amptelik gedefinieer nie, daar was geen etikette of formele verbintenisse nie, maar daar was 'n groeiende intimiteit tussen hulle. Aanrakings wat 'n bietjie langer geduur het. Blikke wat boekdele gespreek het. Gesprekke laat in die nag nadat al die kinders geslaap het. Op 'n Saterdagmiddag in Maart, toe Gideon byna 3 maande oud was, het Adriaan 'n gesinsuitstappie voorgestel. Dit was lanklaas dat hulle almal saam uitgegaan het, en die dag was pragtig, met 'n blou lig en aangename temperatuur. Hulle het na 'n groot park naby 'n dam gegaan. Adriaan het Gideon se stootwaandjie gestoot terwyl die dogters vooruit gehardloop en verken het. Mieke het langs hom gestap en alles met 'n glimlag dopgehou. Dit het gelyk soos 'n gewone egpaar met hul kinders op 'n gewone dag. Maar vir hulle was dit buitengewoon. Hulle het 'n plek in die skaduwee van 'n groot boom gevind en komberse oopgegooi. Die dogters het onmiddellik hul skoene uitgetrek en in die gras gehardloop, rondom Talie gespeel en skoenlappers gejaag. Gideon was wakker in sy stootwaandjie en het na die blare gekyk wat bo hom beweeg. Adriaan het die baba uit die stootwaandjie gehaal en hom op sy maag op die kombers neergesit en hom ondersteun sodat hy op sy maag kon lê. Gideon het onmiddellik begin probeer om sy kop op te tel, sy nekspiere het elke dag sterker geword. Kyk net daar, jy is so sterk, het Adriaan hom aangemoedig. Jy gaan binnekort self omrol. Mieke het langs hulle gelê, op haar elmboog gestit en toegekyk. Jy is so goed met hom. Beter as baie biologiese paas wat ek ken. Ek het hom lief. Nie op die manier waarop ek behoort lief te hê nie, miskien, maar op die manier wat ek kan. En dit blyk genoeg te wees. Dit is meer as genoeg. Dit is alles. Die dogters het teruggehardloop en hulself met die kenmerkende energie van kinders op die kombers gegooi. Papa, daar is 'n speelpark daar. Mag ons gaan? Julle mag. Maar bly waar ek julle kan sien. Hulle het weer uitgehardloop. Adriaan en Mieke het daar gesit en kyk hoe hulle speel en geluister hoe hul gelag op die wind gedra word. Gideon het dit reg gekry om na sy om te rol en was gefassineerd deur sy eie hand en het sy vingers bestudeer asof hulle die interessantste ding in die wêreld was. Mag ek jou iets persoonliks vra, het Mieke huiwerig begin. Het jy al daaraan gedink hoe ons dit alles vir Gideon gaan verduidelik wanneer hy groot word? Die situasie is ongewoon. Hy gaan vra hê. Adriaan het versigtig nagedink voordat hy antwoord. Ons gaan die waarheid vertel. Op 'n manier wat geskik is vir sy ouderdom, natuurlik, maar die waarheid. Dat hy onder ander omstandighede verwek is, maar deur hierdie gesin gekies en liefgehad is. Dat bloed nie familie definieer nie, maar liefde. Dat hy 4 sissies het wat hom liefgehad het nog voordat hy gebore is, en 'n pa wat gekies het om 'n pa te wees selfs al was hy nie verplig nie. En oor sy biologiese pa. As hy eendag verskyn. Mieke het gespanne geword. Hy het die afstanddoening van vaderskap geteken. Hy het geen wetlike regte nie en het dit duidelik gemaak dat hy geen wil hê nie. Maar as Gideon eendag na hom wil soek, wanneer hy 'n volwassene is, gaan ek hom nie keer nie. Ek gaan nie lieg oor sy oorsprong nie. Adriaan het geknik. Dit klink regverdig. En oor ons. Hoe verduidelik ons wat ons is? Mieke het omgedraai om hom direk aan te kyk. Wat is ons, Adriaan?
Dit was die vraag wat albei maande lank vir my het. Adriaan het diep asem gehaal. Ek wil meer wees. Ek wil hê ons moet 'n regte gesin wees, nie net funksioneel nie, maar amptelik. Maar slegs as dit ook is wat jy wil hê. Ek is bang. Soos dinge nou is, werk dit. Wat as ons meer probeer en alles bederf? Wat as die dogters verward raak? Wat as Gideon groot word en dink jy is sy pa en jy dan besluit dit is nie wat jy wil hê nie? Adriaan het haar hand geneem. Ek gaan nie dit besluit nie. Ek het reeds besluit. Gideon is my seun in alles wat saak maak. En jy, Mieke, jy is die persoon saam met wie ek 'n lewe wil bou. Ek vra nie nou vir 'n huwelik nie, ek jaag niks aan nie. Ek sê net dat wanneer jy gereed is, ek hier sal wees. Besig om te wag. Besig om te wil. En as ek nooit gereed is nie, dan gaan ons voort soos ons is. En tog gaan ek vir jou en Gideon lief hê. Die dogters gaan steeds hul boetie hê. Niks verander wat ons reeds gebou het nie. Mieke het trane afgevee wat begin val het. Hoe weet jy so geduldig geword? So begripvol. Ek het baie verloor. Ek het op die harde manier geleer dat ons nie alles kan beheer nie. Dat ons soms net kan opdaag, ons beste kan doen en vertrou dat die dinge hulself sal oplos soos hulle moet. Die dogters het teruggehardloop en die oomblik onderbreek. Maar die begrip was bereik. Daar was geen haas nie. Daar was slegs die verbintenis om aan te hou opdaag, aan te hou om mekaar te kies, een dag op 'n slag. Daardie aand na aandete het iets onverwags gebeur. Annika het by die kantoor ingegaan waar Adriaan besig was om te werk en die deur agter haar toegemaak. Haar gesig was ernstig, vasberade. Papa, ek moet met jou praat. Regtig. Adriaan het onmiddellik sy werk gestoor en sy stoel na haar gedraai. Natuurlik, dogter. Wat is dit? Annika het op sy skoot geklim, iets wat sy selde gedoen het nou dat sy groter geword het. Dit is oor mamma. Ons regte mamma. Adriaan het gespanne geword, maar sy stem kalm gehou. Jy kan praat. Ons het Mieke lief. En ons het vir Gideon lief. En ons is gelukkig dat hulle hier is. Maar soms is ek bang dat as ons dit sê, mense gaan dink ons het mamma vergeet. Dat ons haar vervang het. Adriaan het Annika styf omhels. O, my dogter. Om vir Mieke lief te hê beteken nie om jou ma te vergeet nie. Om vir Gideon lief te hê beteken nie dat sy minder belangrik is nie. Die menslike hart werk nie so nie. Dit brei uit. Daar is plek vir almal. Maar hoe weet ons sy is nie hartseer nie? Daar waar sy is. Om ons saam met 'n ander gesin te sien. Adriaan moes versigtig dink. Ek kan nie met sekerheid weet wat daarna gebeur nie. Niemand kan nie. Maar ek gaan jou vertel wat ek glo. Ek glo dat jou ma, waar sy ook al is, net wil hê dat jy gelukkig moet wees. Dat jy geliefd moet wees. Dat jy in 'n huis vol vreugde moet groot word. En as Mieke en Gideon daarmee help, dan is jou ma gelukkig. Glo jy regtig daaraan? Ek glo regtig daaraan. Jou ma was die mees vrygewige persoon wat ek geken het. Sy sou nooit wou hê dat ons vir altyd in hartseer vasgevang moet bly nie. Sy sou wou hê dat ons moet lewe. Dat ons moet lief hê. Dat ons gelukkig moet wees. Annika was 'n lang oomblik stil en het dit verwerk. So mag ek nog een ding vra? Enigiets. Gaan jy met Mieke trou? Adriaan het sagkens gelag. Eerlikwaar, dogter. Ek hoop so, maar hierdie dinge neem tyd. Volwassenes is ingewikkeld. Ons is nie so ingewikkeld nie. Ons wil net hê almal moet saam bly. Jy, ons vier, Mieke en Gideon. Vir altyd. Ek wil dit ook hê. En ek werk daaraan sodat dit gebeur. Maar dit moet op die regte tyd wees, op 'n manier wat vir almal werk. Annika het tevrede met die antwoord geknik. Mag ek nou gaan speel? Jy mag. Dankie dat jy met my gepraat het. Dit beteken baie dat jy jou gevoelens deel. Nadat Annika uitgestap het, het Adriaan vir 'n lang tyd bly sit en dink. Die dogters was gereed vir die volledige oorgang. Hulle het eintlik daarvoor gevra. En hy was beslis gereed. Die vraag was of Mieke was. Hy het haar in Gideon se kamer gevind waar sy die baba wieg om te slaap. Adriaan het teen die deur geleun en toegekyk.
Mieke het sagkens gesing, 'n melodie wat hy nie herken het nie, maar wat pragtig was. Gideon was amper aan die slaap, sy oogies was besig om lei toe te gaan en weer oop te gaan. Toe sy hom uiteindelik in die wiegie neergesit het en die kamer verlaat het, het sy Adriaan gevind wat wag. Hulle het saam na die stoep gestap, nagtelike ritueel wat hulle ontwikkel het. Annika het vandag met my gepraat, het Adriaan begin. Oor jou, oor Gideon, oor ons as 'n gesin. Mieke was onmiddellik op haar hoede. Wat het sy gesê? Basies dat sy wil hê ons moet almal vir altyd saam bly. En dat sy gereed is daarvoor. En jy? Is jy gereed? Ek is. Heeltemal. Die vraag is of jy is. Mieke het vir 'n lang oomblik na die sterre gekyk. Ek is bang, Adriaan. Bang om nie goed genoeg te wees nie, om nie te kan vervang wat verloor is nie, om jou en die dogters uiteindelik teleur te stel. Jy kan nie vervang wat verloor is nie, want dit is nie jou werk om te vervang nie. Dit is jou werk om jouself te wees. En jouself is meer as genoeg. Dit is perfek. Niemand is perfek nie. Nee, maar jy is perfek vir ons. Vir my. Vir die dogters. Vir Gideon. Jy is presies wat ons nodig gehad het, presies toe ons dit nodig gehad het. Mieke het omgedraai om hom in die oë te kyk. As ons dit doen, as ons 'n amptelike gesin word, moet dit vir altyd wees. Ek kan nie vir Gideon deur nog 'n verlies laat gaan nie. Ek kan nie die dogters daardeur laat gaan nie. Vir altyd is presies wat ek aanbied. Nie net totdat dit moeilik word nie, nie net totdat iets beters opduik nie. Vir altyd regtig. Deur alles. Hoe kan jy so seker wees? Want ek het reeds alles een keer verloor. Ek weet wat dit is om sonder te lewe. En ek weet wat ek nou saam met jou het. Daar is geen vergelyking nie. Daar is geen twyfel nie. Mieke het diep asem gehaal en die besluit geneem wat alles sou verander. Dan ja. Ja vir ons. Ja om 'n gesin te wees. Ja vir altyd. Adriaan het haar in 'n omhelsing getrek en haar styf vasgehou. Hulle het so vir 'n lang tyd gebly onder die sterre, twee volwassenes wat deur hul eie tragedies gegaan het en mekaar aan die ander kant gevind het. Dit was nie die einde van die storie nie, dit was slegs die begin van 'n nuwe hoofstuk. Maar dit was 'n goeie begin, gebou op soliede fondamente van liefde, respek en verbintenis. Die besluit om 'n amptelike gesin te word, het 'n reeks gebeurtenisse ontketen wat alles permanent sou verander. Adriaan wou nie wag nie. Hy het lank genoeg gewag, lank genoeg tyd verloor, en nou dat Mieke ingestem het, wou hy dinge reg doen. Eers het die gesprek met die dogters gekom. Op 'n Sondagoggend het Adriaan die 4 in die sitkamer bymekaar geroep. Mieke was ook teenwoordig en het Gideon vasgehou wat pas gedrink het en slaperig in haar arms was. Die dogters het in 'n ry op die bank gaan sit, nuuskierig oor wat aangekondig sou word. Dogters het Adriaan begin en op die koffietafel gaan sit om op hul ooghoogte te wees. Mieke en ek het iets belangriks om te vertel. Julle weet dat ons mekaar liefhet, reg? 4 koppe het instemmend geknik. Annika het gepraat. Ons weet, pappa. Ons is nie dom nie. Adriaan het geglimlag. Natuurlik is julle nie. So ek gaan reguit wees. Ek het Mieke gevra om te trou en sy het ja gesê. Ons gaan trou en 'n amptelike gesin word. Wat dink julle daarvan? Die stilte het slegs 2 sekondes geduur voordat die dogters in gille van vreugde uitgebars het. Hulle het van die bank af gespring en gehardloop om sowel Adriaan as Mieke te omhels, versigtig om nie vir Gideon in die proses fyn te druk nie. Beteken dit dat Mieke ons regte mamma gaan wees, het Marike gevra, haar oë het geskitter. Mieke het gekniel en Gideon op een arm gebalanseer. Ek gaan julle mamma wees, ja. Maar ek gaan nooit probeer om julle regte mamma te vervang nie. Sy sal altyd julle mamma wees, die een wat aan julle geboorte gegee het, wat julle eerste liefgehad het. Ek gaan iemand bykomend wees. Nog 'n persoon wat julle onvoorwaardelik liefhet. Kan 'n mens 2 mammas hê, het Lara gevra verward. Adriaan het geantwoord. Dit kan, ja. Een wat in julle herinneringe en in julle harte leef. En 'n ander een wat hier is, teenwoordig, en elke dag na julle kyk. Albei kan terselfdertyd bestaan. En gaan Gideons amptelike boetie wees, wou Elide bevestig. Hy is reeds. Maar ja, ook op die papiere.
Ek gaan hom wetlik aanneem, as die regter dit goedkeur. Hy gaan my van hê. Hy gaan 'n van der Merwe wees soos julle. Die dogters het dit entoesiasties goedgekeur. Annika, altyd prakties, was reeds besig om te beplan. Kan ons help om die troue te organiseer? Die blomme kies. Die rokke. Mieke het gelag. Natuurlik kan julle. Om die waarheid te sê, ek sou graag wou hê julle 4 moet my strooimeisies wees. As julle wil. Die emosie was so groot dat selfs Gideon wakker geword het en begin huil het, geskrik deur al die geraas. Maar dit was hierdie keer gelukkige trane van almal. 'n Gesin wat amptelik gevorm word en kies om saam te wees nie as gevolg van verpligting nie, maar as gevolg van suiwer en eenvoudige liefde. Die voorbereidings vir die troue het onmiddellik begin. Mieke wou iets kleins en intiems hê, slegs naaste familie en 'n paar vriende. Adriaan het saamgestem. Hulle het deur baie drama en pyn gegaan. Die troue moes 'n eenvoudige viering van liefde en 'n nuwe begin wees. Hulle het die datum vir Junie vasgestel, wat hulle 3 maande gegee het om alles te organiseer. Die dogters was by elke detail betrokke. Hulle het gehelp om die plek te kies, 'n mooi tuin naby 'n dam. Hulle het Mieke se rok goedgekeur, wat eenvoudig maar elegant was. Hulle het hul eie strooimeisie rokke gekies in skakerings van ligblou wat perfek gekomplementeer het. Gedurende hierdie tyd het Adriaan ook die wetlike proses begin om Gideon aan te neem. Die papiere is ingevul, die onderhoude met maatskaplike werkers is gevoer en alles is gedokumenteer. Die regter was sigbaar ontroer toe hy die storie van die gesin hoor en het die aanneming vinnig goedgekeur. Op die dag toe Adriaan die finale aannemingspapiere geteken het, wat Gideon wetlik sy seun gemaak het, het hy by die huis gekom en die baba in sy arms geneem. Gideon, nou 6 maande oud, het voortdurend geglimlag en probeer om alles te gryp wat hy sien. Adriaan het hom naby gehou en gefluister. Nou is dit amptelik, oukie. Jy is my seun. Vir altyd. Die dogters het daarop aangedring om 'n viering te hou. Hulle het plakkate gemaak wat verklaar dat Gideon van der Merwe amptelik deel van die gesin is. Mevrou Botha het 'n spesiale koek gebak. Hulle het gesinsfoto's geneem, nou volledig en wetlik. 6 mense verenig nie deur toeval nie, maar deur doelbewuste keuses van liefde. Soos die dag van die troue nader gekom het, het Adriaan homself betrap dat hy baie aan sy eerste vrou dink. Hy het in sy gedagtes met haar gepraat en vertel van Mieke, van hoe gelukkig die dogters was, en van Gideon. Hy het hom vergifnis gevra omdat hy voortgegaan het, maar ook dankie gesê vir alles wat sy vir hom gegee het. Vir die dogters. Vir die herinneringe. Vir die vermoë om lief te hê wat sy in hom gekweek het. Een aand het hy hierdie gedagtes met Mieke gedeel. Hulle was op die stoep, Gideon het in die stootwaandjie langs hulle geslaap en hulle het die vars aandlig geniet. Soms voel ek skuldig, het Adriaan erken. Omdat ek so gelukkig is. Asof ek dit nie verdien nadat ek aan die begin so baie gefaal het teenoor haar en die dogters nie. Mieke het sy hand geneem. Jy het nie gefaal nie. Jy was in rou. Jy was besig om 'n onmoontlike verlies te verwerk. En uiteindelik het jy jou pad teruggevind. Dit is nie 'n mislukking nie. Dit is om mens te wees. Sy sou van jou gehou het Adriaan skielik gesê. My vrou. Julle 2 sou vriendinne gewees het. Ek sou daarvan gehou het om haar te geken het. Enige vrou wat 4 sulke ongelooflike dogters grootgemaak het, moes spesiaal gewees het. Sy was. En jy is ook. Op verskillende maniere, maar ewe belangrik. Mag ek jou 'n geheim vertel, het Mieke huiwerig gevra. Soms praat ek ook met haar. In my gedagtes. Ek sê dankie dat sy die dogter so liefdevol grootgemaak het. Omdat sy jou liefgehad het op 'n manier wat jy, selfs daarna, nog steeds kan weer lief hê. En ek vra vir hulp. Om goed genoeg vir hulle te wees. Adriaan het haar nader getrek. Jy is reeds goed genoeg. Meer as genoeg. Die dag van die troue het sonnig en perfek aangebreek. Die tuin was versier met wit en blou blomme, die gunsteling klere van die dogters. Stoele was in 'n halfsirkel rondom 'n boog bedek met rose gerangskik. Dit was klein, miskien 50 mense in totaal, maar dit was perfek. Die dogters het pragtig gelyk in hul strooimeisierokke. Hulle het geoefen om in die regte volgorde te stap, 2-2, terwyl hulle blomblare strooi.
Gideon was in 'n spesiale wit pakkie en het rustig in die arms van mevrou Botha geslaap wat in die voorste ry gesit het. Adriaan het by die altaar gewag, geklee in 'n ligte pak, sy hart het vinnig geklop. Toe die musiek begin en hy Mieke sien verskyn, het sy asem weggeraak. Sy was stralend. Die eenvoudige rok het haar natuurlike skoonheid beklemtoon. Sy het 'n klein ryker wit lelies gedra. Maar wat hom regtig geraak het, was haar glimlag. Suiwer gelukkig, sonder twyfel of vrese. Sy het deur die paadjie van blomblare gestap wat die dogters gestrooi het, en toe sy by hom aankom, moes Adriaan trane wegknipper. Jy is pragtig, het hy gefluister. Jy lyk ook mooi, het sy geantwoord, haar eie stem was emosioneel. Die seremonie was eenvoudig maar roerend. Die huweliksbevestiger het gepraat oor 'n gekose gesin, oor liefde wat uit die as van verlies ontstaan, oor tweede kanse. Toe die tyd vir die geloftes kom, het Adriaan en Mieke hul eie geskryf. Adriaan was eerste. Mieke, toe jy in my lewe gekom het, was ek verlore. Ek het vergeet hoe om te lewe, hoe om lief te hê, hoe om 'n pa te wees. Jy het vir my die pad teruggewys. Nie net vir my dogters nie, maar vir myself. Ek beloof om die res van my lewe te spandeer om hierdie geskenk terug te betaal. Ek beloof om die man te wees wat jy verdien, die pa wat Gideon verdien, en die vernoot wat deur alles aan jou sy sal wees. Ek het jou lief, en ek beloof om jou elke dag van ons lewe saam lief te hê. Mieke het trane afgevee voordat sy haar eie geloftes begin het. Adriaan, ek het desperaat en alleen na jou huis gekom. Jy het vir my nie net werk gegee nie, maar 'n gesin. Nie net skuiling nie, maar 'n tuiste. Jou dogters het my geleer wat dit beteken om onvoorwaardelik lief te hê. Jy het my geleer dat dit veilig is om weer te vertrou. Ek beloof om die nagedagtenis van die vrou wat voor my gekom het te eer, om jou dogters groot te maak asof hulle my eie is, en om 'n toekoms saam met jou te bou gebaseer op liefde, respek en verbintenis. Ek het jou lief, en ek is elke dag dankbaar dat ek jou gevind het. Daar was nie 'n droë oog in die gehoor nie. Toe die huweliksbevestiger hulle as man en vrou verklaar, en hulle mekaar soen, het die dogters harder as enige iemand anders hande geklap. Gideon het wakker geword en begin huil, asof hy geweet het dit is 'n belangrike oomblik en wou deel wees daarvan. Die onthaal was in dieselfde tuin. Eenvoudige maar heerlike kos. Sagte musiek. Gesprekke en gelag. Die dogters het met hul pa gedans, toe met Mieke en toe met mekaar. Mieke het Gideon diskreet in 'n stil hoekie gevoed, terwyl Adriaan langs haar gesit het met sy hand wat beskermend op haar rug gerus het. Soos die son begin sak het en die lig in skakerings van oranje en pink geverf het, het Adriaan almal se aandag gevra. Hy wou 'n huildronk instel, maar ook 'n aankondiging maak. Ek wil almal bedank dat julle vandag hier is. Om nie net 'n huwelik te vier nie, maar die vorming van 'n gesin. Hy het na die 4 dogters gekyk wat rondom hom saamgedrom was. Hierdie 4 ongelooflike dogters het deur 'n verlies gegaan wat geen kind behoort te verduur nie. Maar hulle het oorleef. Meer as dit, hulle het floreer. Hulle het hul harte oopgehou toe dit baie makliker sou gewees het om hulle toe te maak. Hy het na Mieke gekyk wat Gideon op haar skoot gehad het. En hierdie buitengewone vrou het weer lig in ons lewens gebring. Sy en haar seun, wat nou ons seun is, het ons gesin voltooi op maniere wat ons nooit moontlik gedink het nie. Hy het sy glas gelig. So ek drink 'n huildronk op die gesin. Nie soos dit deur bloed of wet gedefinieer word nie, maar soos dit deur keuse gedefinieer word. Deur liefde. Deur die daaglikse verbintenis om vir mekaar op te daag. Op my vrou Mieke. Op my 5 dogters en seun. Op die nuwe lewe wat ons saam bou. Almal het die huildronk gedrink, en toe was daar meer omhelsings, meer gelukkige trane en meer viering. Toe die aand uiteindelik geëindig het en die gaste weg is, het die gesin teruggekeer huis toe. Na hul huis. Nie meer die huis van die weewenaar sakeman of die huis waar die oppasser gewerk het nie. Maar hulle tuiste. Van hulle almal. Daardie nag, terwyl die kinders geslaap het, het Adriaan en Mieke op die stoep gestaan, nou amptelik as man en vrou. Hulle het na die sterre gekyk en oor die toekoms gepraat. Oor die grootmaak van 5 kinders saam. Oor die uitdagings wat sou kom, oor die vreugdes wat gewag het. Is jy bang, het Adriaan gevra. Ek is. Maar ek is ook seker. Seker dat ons die regte keuse gemaak het. Dat ons saam sterker is as alleen. Ek is ook seker.
Vir die eerste keer in jare is ek absoluut seker oor iets. Hulle het onder die sterre gesoen en die beloftes geseël wat nie net op daardie dag gemaak is nie, maar in al die dae wat tot daar gelei het. Elke keuse om op te daag. Elke oomblik van broosheid. Elke instansie van die keuse van liefde bo vrees. Daarbinne het 5 kinders veilig geslaap. 4 dogters wat deur die duisternis gestap het en lig aan die ander kant gevind het. En 'n seun wat onder moeilike omstandighede gebore is, maar 'n gesin gevind het wat hom onvoorwaardelik liefgehad het. Almal verenig deur keuse, deur daaglikse verbintenis, deur liefde wat tradisionele definisies van gesin oorskry het. Adriaan se eerste vrou sou vir altyd voortleef in herinneringe en stories wat vertel word. Sy liefde vir haar het nie verminder nie, dit het slegs plek gemaak vir nuwe liefde sonder om die oue uit te wis. En daarin was genesing. Daar was hoop. Daar was bewys dat hartseer eindes nie definitiewe eindes hoef te wees nie. Dat nuwe beginne altyd moontlik is vir diegene wat dapper genoeg is om te probeer. Film da Hysteria.